Jy het in jou lewe nog nooit so gedink dat jy hierdie kerklike bedrywighede so tot die tyd van die middag sal kom doen nie. Nou ek het vir jou goeie nuus en slegte nuus. Ek het klaar inside info gehoor dat die Bulle gaan vanaand wen. Is daar ouens wat saam met my stem? Is hier 'n paar ouens wat... Dis net 'n opinie. Dis net 'n opinie. Dan hierdie ou opgeleid in die klas. Ons moet hom eer gee. OK. Nou goed. Maar nou ons gaan so 'n bietjie verander. Dis een ding wat lekker is van die Gees. Ons kan saam beweeg. En ons is altyd oop vir wat die Here vir ons sê. Ons het nou eintlik beplan om 2 sessies te hê, maar ons het gevoel dat ons net 1 sessie gaan hê en ek dink dit sal goed wees as daar 'n momentum sal kry om dit te gedoen. Is julle gemaklik daarmee? OK, ek sal môre miskien weer saam met Hein sal ek 'n bietjie weer ingaan oor 'n paar goed. Ons maak soos die Here sê, ons kan baie keer dit so vasmaak. Ek moet julle gou vertel oor iemand. Onthou julle vir ek vir die kamera voor. Wat is hy ou se naam? Don Lennon. Onthou julle vir Don Lennon? Don Lennon, hy het fliek gespeel, snaakse ou, hy was soos Leon Schuster, hy was verskriklik snaaks. Hy het ons altyd vertel, as hy dit die nawe het, sê net maar, hy kom nou vry toe. Dan sê hy voor die tyd, nee, hy gaan Newcastle toe. Dan sê die ou so, hoekom maak hy so? Hy sê, nee, hy het gesê hy kom Newcastle toe, maar dan gaan die duivel Newcastle toe. Meanwhile kom hy vry toe. So hy het altyd 'n plan gehad hierdie. Hy sê dan, as hy hoor, as die duivel die naweek in Newcastle gewees. Hy het voor die tyd gesê, hy gaan Newcastle toe, hy gaan groot dinge vir die Here doen. Nou goed, ek wil maar net, miskien vir jou sê, Boeta, ek wil dit weer verklaar, daar is 'n groot rede hoekom jy sit. Jou tyd is nie verby nie. Right, jou tyd is nie verby nie. Ek gaan dit weer vir een keer sê, jou tyd is nie verby nie. Ek sê dit vir iemand hier, dat jy kan verstaan, dat 'n mens kan nog enige tyd transformeer. Jou verlede het nie die vermoë om dit wat God vir jou beplan het te kom wegvat nie. OK, is dit 'n interessante statement? Jou verlede het nie die vermoë nie. OK, dis amazing dat God, jy sê die woord, net ouens gaan haal het wat 'n verlede het. Hoekom? Sodat ons met daai ons kan relate. God het nooit perfeksioniste gevat nie. Ek dink die naaste aan 'n perfeksionis was 'n ou soos Daniël. Hy was onberisplik, maar hy was 'n uitsonder. Ek dink Daniël was daar om die perfeksioniste hoop te gee. Is dit nie? Right. Maar is amazing dat God heeltyd die nobodies gevat het, die moordenaars gevat het, die hoereerders gevat het, die bedrieërs gevat het. En dan kom hy net en hy staan by hom en hy transformeer hom en hy leef hom raak en hy sê kom man, kom. Jou tyd is verby en dan verander hy ou. Daar's 'n nuwe dimensie wat in jou gaan plaasvind. Ek wil dit vir jou oor jou verklaar. So daarom is dit lekker. Ek dink ek het julle 'n bietjie dopgehou by daar agter gesit en ek het werklik ervaar hoe die Here deur daaroor gewerk het. En ek dink vinnig in een woord opsom. Weet jy, ons is wat ons is omdat ons die woord nie ken nie. Is dit wat ons sê? Ons is wat ons is omdat ons die woord nie ken nie verstaan nie. En ek wil net een ding byvoeg. Die mees suksesvolste nasie in die hele wêreld is die Jode. En daar's niks so spesiaal in die Jode nie. Hulle is gewone ouens man. Maar daar's iets in die Jode wat hulle toegepas het. Is dat hulle letterlik die woord van die Here gevat het asof dit hulle eie is. Exclusive only for the Jews. Ek kom eendag by die see. Moet julle gou vertel daar by Sandelmeer, kom ek daar by Sandelmeer. Nou sit ek daar op 'n lekker bedjie daar op so 'n lekker stoel daar. As die son lekker is, Desember vakansie, hier's 'n lekker dammetjie voor 'n swembad. En hier is die Joodie langs my en sy seentjie staan daar voor en hy's besig. Nou roep hy vir sy pa. Sy pa is besig om so 'n dik boek te lees. Nou staan hy daar en hy sê, "Daddy." Nou is dit 'n tipiese Afrikaanse pa. Hy sê net so maar, "Ja, wat sê Daddy, kyk 'n bietjie hoe dyk ek," sê die Joodjie vir sy pa. Tipiese Afrikaanse, hy sê net die boek ooplik, "Ja, okay, goed, lekker, dankie self." Okay, pa, Afrikaanse pa. Val die ouetjie in en dan sê jy nou vir die storie. Daai pa los sy boek. Hy staan op. Hy kyk. Nou kyk ek na hierdie Joodse mannetjie met die krom neus hier. Nou staan hy daar op sy punt van sy swembad. Nou duik hy, nou het hy vir die duikbril op. Maar nou ou duik nie met duikbril. Ek bedoel maar hy wil vir sy pa wys hoe goed kan hy duik. Maar hierdie pa is 100% agter hom. Nou dink ek man, hy seker een of ander kampioen duiker daar van Sandton se wêreld wat nou vir ons op boertjies kom wys hoe moet 'n man duik. Nou duik daai joetjie met daai pensie van hom, man, hy staan daai pens gelyk met die water. Maar hy pa skant te kere daar asof hy die eerste duik in sy lewe gegee het en dit is sopas 'n Olimpiese 10 uit 10 gekry. En hy gaan daar te kere en al die mense staan so in 'n ry. Yes, you did it. It's wonderful. Ek dink vir hom sê hier broer, jy moet my seun sien, dan wil ek sien hoe jy te kere gaan. En ek snap iets.
En ek snap iets. It wasn't about the performance. It was all about the support. En hy laat die klip uit so vergenoegde. Man, sy pens is bloedrooi. Niks met die duikie te maak. En ek kom agter, ons het sulke briljante kinders, nou ons prys hulle nie. Ons sê nie vir hulle wie hulle is nie. Daar het alles gelos. Ek sou nie my boek gelos het nie. En weet wat, dit sê net vir een ding, en dis een ding wat die Jode gedoen het. Die Jode het iets reg gedoen. Hulle het van kleins af, net, het hulle hulle kinders begin spreek. Hulle het vir hulle gesê wie hulle is. Hulle sê dit vir hulle, daar waar hulle sit, daar waar hulle staan. Hulle die woord van God is binne hulle koppe. Ek bedoel, hierdie ouens ken nie eens Jesus Christus nie. Die Jode het nie vrede in hulle oë nie, ek was in Israel. As jy hulle sien, jy sien nie daai glimpse van Jesus Christus nie. They actually lost. But you know what? They understand the principles. They understand. You know what? They thrive in it. Die woord van God sê hulle is verspreid oor die hele wêreld. Hulle manipuleer Amerika se ekonomie. Hulle manipuleer Engeland se ekonomie. Hulle manipuleer Suid-Afrika se ekonomie. Rusland se ekonomie. You name it. Wherever you go, Jews will be blessed. You know why? Because God says so. En daai goed van die Jode is ons ook. En ek wil vir sê, ons ken die Here. En ons ken Jesus. En dit wat Jesus gedoen het, moet eintlik vir ons nog meer gee as by die Jode. Dis eintlik 'n dubbele anointing wat gesê. Nou weet julle wat sê ons vandag? Die rede kom ons hierdie goed sê, is ons verstaan nie die krag van die woord van God nie. En mooi is net 'n paar basics. En dit is so awesome dat weet julle wat ons is eintlik bevoorreg om hier te sit, om te hoor dat die woord van God so revelations op revelations op revelations kom, sodat ons moet wakker word. En God wil dit hê. Hy wil hierdie goed vir jou gee. Weet jy hoekom? Sodat jy sy woord kan gaan manifesteer. Sodat jy iemand gaan raak leef. Please, moenie 'n man met die glory of met die gospel olie bo op sy kop gaan slaan nie. Dis hoekom die kerke leeg is. Daar het die preek is klaar gepreek. Daar kan nie meer nuwe preke kom nie. Alles is klaar in die boek. Maar weet wat, die tyd van die revelations is hier. En die revelation is wanneer God se saad van sy woord binne in jou kom praat en hy sê vir jou, "Joe, is iets hier binne. Joe, is nog iets. Joe, weet jy wat? Dit ontbreek my van die heerlikheid van die Here. So ek moet in hierdie goed kom sodat ek kan verstaan wat God vir my sê." Luister goed dan. Weet jy wat? Kan ek gou vir julle iets sê? Hy het iets waar gesê. Ek wil afsluit. Ek sit met 5 jaar met 'n patent in my kop. Ek het gister vir Heinz gesê. Ek het een aand in 'n droom 'n patent gekry. Inteendeel 2. Dan kan ek maar vir jou sê want ek het klaar geregistreer want jy kan dit nie meer vat. Weet jy wat? Ek bedoel as jy in Pretoria by 'n parkeerarea is, weet jy wat se sleep is dit? Elke keer vra vir Dirk, gaan met staan en ry, betaal 'n kaartjie, dan sê jy ding out of order, nou het jy nie klein geld nie. Dis net een sleep op ander sleep. Eendag sê die Here vir my in 'n droom. Hy sê luister man, dink aan 'n nuwe plan uit. Ek sê Here, waarvan praat jy? Hy sê vir my, kry 'n app wat jy op jou foon laai, wat jy dan geld uit jou bankrekening kry, as jy inbraai plek en ry, gaan hy onmiddellik uit piep en hy gaan oop, kry sekuriteit en jy kan nie sonder daai kode uitkom nie, so hulle kan nie jou kar steel nie. Die Here sê vir die goed, so ek sê Here, ek is nie technology. Waarvan praat jy nou? Hy sê ek het vir jou gegee. Ek loop vir 5 jaar met daai droom in my kop, wil dit vir niemand sê. So 'n jaar gelede kom ek na ou toe. Die Here sê vir my, is beter om 50% van 'n droom te hê as om 100% van niks te hê. Gaan nou uit, ek sê vir hoor ek het 'n droom. Daai ou maak somersaults. Ons gaan vind uit dat tog nooit iemand in die wêreld met so 'n droom kan hê. Hulle sit almal in safel vir daai dingetjie. Wanneer hier kom ons sit 'n nuwe ding, ons besig om patent reg te klaar geskryf by Erms en Erms. Weet jy hoekom? Want God wil my seën man. Ek werk vir hom. Ek is sy gunsgenoot. Hy wil hê my geslagte moet geseën word. My kinders spring nie lig op. Hier pak sy net Jesus. Ek sê dit het niks my slimheid te doen nie. Weet jy wat? God wil my seën. Hy sê wil ek vir jou die nag te gee, broer. Sy woord sê so. Hy sê wil jou seën as jy slaap. Terwyl jy slaap is hy besig met planne met jou. Hy sê ons weet nie die goed nie. Weet jy hoekom? Want ons is nie in sy woord. En ek dink dis maar wat ons jou wil challenge moet doen. Ek wil jy moet mooi gaan fokus. Dis goed wat vir jou kom en ek voel iets baie duidelik. Moet dan. Ek wil jou challenge. Jy gaan daai DVD van hierdie vorige sessie gaan jy koop. Luister maar, al moet ek hom vir jou betaal. Jy gaan hom koop en jy gaan hom 50 keer. Jy weet toe ek die eerste keer by Verdaro gehoor het en toe ek vir Peer gehoor het by daai vorige man. Ek het 15 kampe bygewoon. Ek het daar agter gesit en sê it's too good to be true. It's too good to be true. It's too good to be true. Nou boys, daar's nie manier nie. As ek lees nou meld dit weer aan. Ek het daar gesit. Weet daarop ek gou vir jou amazing ding vertel. Jy sê dit nou laf. Ek het my broer gedien. Die Here het gesê ek moet, hy was my ouer broer.
was 'n ou met 'n massive visie gehad het. Hy het sy tekortkoming gehad, maar die Here het gesê ek moet hom dien, want ek was jonger as hy. Ek het kampe gereël nader. Jy weet, dit was nader manne van die land, en toe sit dit, en ek sal nooit vergeet, in die een kamp, dis die Vrydagmiddag bel ek hom, hy kom nie uit nie, ek weet nie meer waar sy nie, die manne kom al aan, haap my broer, hulle staan al, hulle wag vir Peer, want Peer is die boy man. Jy sal nie glo nie, hier kom hy aangery. Ek stop hom, ek sê, waar is jy? Jy antwoord nie jou foon nie. Jy moet die eerste sessie doen, wat gaan aan? Raai wat sê hy vir my? My stem is weg, ek kan nie praat nie. Ek sê, wat sê jy vir my nou? Hy sê, jy moet praat. Raai wat? Daai dag was die eerste gesprek wat ek voor manne gepraat het. Weet jy hoekom? Ek het 15 keer gesit en wag, en gehoor, en geluister. En die Here het my eie ingredients sê. Ek staan nie vandag en ek probeer soos Peer praat nie, ek praat soos myself. Miskien is daar baie ooreenkomste, daar is nog van my, daar is baie ooreenkomste, maar dis dalk die genetiese. Maar weet jy wat? Daar was 'n dag dat my broer se stem moes stil word. Hoekom? Sodat ek begin praat. Ons gaan nie altyd hier voor staan nie. Jy sit nie vir 'n rede, ek profeteer oor iemand nie. Jy sit nie vir 'n rede, sodat jy moet hoor, sodat die saad van die woord moet val, sodat jy dit moet gaan ander vertel. Hy gaan nie by jou stop hierdie bak. Dis ook wat belangrik is, Boeta, maak jou ore skerp, maak jou pot skerp, luister, want die is krag in die woord wil jou transformeer, die woord wil vir jou nuwe ruimte skep, die woord wil jou kinders se kinders seën, sodat jy daardeur geëer kan word. Jou grootste legacy is, as jou kinders se kinders geseën kan word, dan weet jy was suksesvol gewees. Daarom ek wil sommer sonder enige doel, ons gaan nie 'n liedjie sing nie, wil ek net vir jou sê, dis awesome. Ek hoop jy het jou pot skerp en ek wil jou challenge, Boeta, kry daai DVD's. Kyk hom 15 keer oor. Roep jou vrou, kry jou selgroepie, leer hom oor, stop, pause. Okay, kom ons stop net gou daar. Kyk net, leer hy ding, val hy woord. Want hierdie inligting gaan so vinnig. Boeta, hy het jou so baie woord in jou lewe gehoor in een sessie. Weet jy wat? Dis hoekom. Jy moet daai ding koop. Jy moet hom luister, jy moet hom oor en oor vat sodat hierdie ding nader aan reema in jou, sodat hy werklik kan doen. Mag die Here jou seën. Dankie daarom. Waardeer. Liefde. Oké, manne, kom ons gaan. Julle dan koffie of iets gehad? Jy weet, kom ons bly Efesiërs 4 toe. Jy gaan iets sê nie vir my. Ek weet baie verskillende idees oor godsdienste. Een ou sê godsdienst is so narrow-minded, jy kan met 2 oë deur die sirkelgat kyk. En vir my het ek gevoel godsdienst soos 'n melkkoei. Jy weet, ouens trek hy spene, dit lyk al of die koei huispaai sleep, maar hulle bly trek. Maar jy moet by lewe uitkom. Net soos 'n seekoei, jy hoef nie vir 'n seekoei te sê waar die rivier is nie. Hy is water toe. En ons moet met die water van die Gees kom. Die Here het op die dag van die fees in Johannes 7 vers 37 het hy geskreeu. Hy sê God het hard geskreeu. Almal wat honger en dors, kom na my toe. Hy sê en strome van lewende water, vers 38, sal uit jou binneste vloei. Dit is iets wat God doen vir jou wat dors. Dat is 'n groot ding om te dors na die Here. Want as ek nie dors, dan is enige iets oukei. Dit is soos 'n buffet. En jy kom by die buffet aan en jy eet een iets en jy is verstadig en jy waai. By God moet jy honger en dors. Weet ek het geluister na ou wat Smith Wigglesworth ontmoet het. Hy's ook al Lester Summerall, hy's ook al oorlede. Hy sê hy kom by Smith Wigglesworth in Engeland aan, Londen. En Smith sê vir hom, wat het jy daar onder jou arm? Is nou by die deur. Hy kom in die paadjie afgestap. Hy sê 'n koerant. Hy sê throw it away. I don't take lies into my house. Hy stap asblik, gooi dit in. Stap in, groet Smith. Smith sê sit, let's feast on the word. Maak die woord oop en feast hulle. Lees vir hom skrif, hoofstukke. Later dan roep sy dogter hulle vir ete. Hulle eet kos. Klaar geëet, let's feast further on the word. Eer die woord, groet hy vir Lester weggesê. Dis soos Smith geleef het. Hy het op die woord van God geëet soos 'n buffet. Elke dag eet hy die woord,
Nou Smith Wigglesworth het in die oggend opgestaan en dans hy om sy bed, loof vir die Here. Dan sê God vir hom mortuary toe, na die lijkshuis. Kom hy daar, sê, what happened last night? Sê, nou, 4 guys came in. Sê, open the caskets. Maak die yskaste oop, wek al 4 uit die doodheid op. Hulle hardloop en die ou van die begrafenisonderneming hardloop. Dis Smith Wigglesworth. Hy het sy vrou 3 keer uit die doodheid opgewek. Die 3de keer toe sê sy vir hom, ek is moeg man, ek wil. Toe sê hy, maar jy het my nie gegroet nie. Toe groet hy haar, maak die kus toe begrawe. Jy kan Smith se ding gaan lees. En God sê, hy wat in my glo sal tot in die ewigheid nie sterwe nie. Jesus het vir Smith Wigglesworth gesê, ek kom haal jou môremiddag 3 uur. Hy het die oggend opgestaan, bank toe gegaan, voor sy klok gesit 3 uur, almal gegroet en sy asem uitgeblaas. En sy autopsie was, what a fine specimen of a human being. Alles werk perfek, maar hy is nie meer nie. Gees het sy chassis gelos. Nou, voor ek in die geesoorlog ingaan nie, wil ek net iets by jou bring, want hulle het 'n boogskutter gevat, toe draai hulle om in die ronde. 'n Springbok boogskutter, toe sê hulle vir hom, probeer die target tref geblinddoek. En dit was van baie hard, om eers te weet waar die target is. Nou, hoe taaf is dit vir jou, om iets te bereik, wat jy nie het nie? Wat is jou doelwit vandag? Het jy 'n doelwit op aarde? Of is jy maar net hier en vat die goed wat na jou kant toe kom, want jy het niks bestel nie? Nou, as wedergeboorteproses, wil ek vir jou wys, wat sê die woord van God? Wat is jou bestemming, wat jy moet behaal, in die proses van wedergeboorte? Want 1 Petrus 1:23, jy is wedergebore uit onverganklike, nie verganklike saad nie. So daai woord wat jy kos gee, is goddelikheid wat in jou geplant is, en het groei. Weet, en ek kan dit vir jou met 'n storie vergelyk, dat een ou het Jesus aangeneem, in 'n dubbelstoriehuis. Toe sit hy die Here in die boonste kamer. Een het klop aan die deur, hy maak op die duiwel is in, hy wresel hierdie ou, sy knope is af, hy is moeg geploeg, laat die aand sy op, en die trap, die duiwel uitsluit die deur toe. En die Here sê vir hom, wat gaan aan? Hy sê, ek het 'n rowwe dag gehad. Waar was jy? Hy sê, nee, my kamer is okay, wat het jy moeilikheid? Hy is weer af onder toe, klop aan die deur, maak die deur net so skreef ek oop. Duiwel is in, voet in die deur, veg hom die hele dag. Laat die aand kry die duiwel net weer op boontoe. Hy sê vir hom, lyk my, ek kry swaar. Kom ons verander die deal. Gee my die huis, dan bly jy by my in plaas van ek by jou. En hy gee alles vir Jesus. Klop aan die deur. Jesus maak oop, die duiwel val op sy gesig, sorry, verkeerde adres. Vir baie van ons, Jesus nie jou lewe ingeneem, maar jy het nie 'n saak met die Here. Jy sal miskien so Sondag gooi tikkie sing 'n liedjie kap. Weet jy nou sê, vergewe my voor ek dit sê nie. Jy nou sê, as jy wil weet of jy 'n Fariseer is, jou stem verander tussen 9 en 10 op 'n Sondag. Dan is jy 'n Fariseer. Maar ons sit nog steeds met die realiteit van 'n vyand wat dooier is op mense vat. Hy het nie 'n saak met jou nie. Johannes 8:44 gee Jesus sy curriculum vitae vir jou. Hy's 'n moordenaar, hy's 'n leienaar, hy's die vader van leuns. So wat dan lieg die duiwel as sy lippe beweeg? Hy lieg. Hoekom? Hy's die vader van leuns. So jy moet nie vir hom luister nie. Nou Efesiërs 4 wil ek vir jou lees waar hy sê vers 13, tot ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Jesus Christus. So jy, wedergebore met hierdie saad van die woord, eet die woord soos melk, tot jou volwassenheid in Jesus se kapasiteit is. 1 Johannes 4:17 sê, soos Jesus in die hemel is jy op die aarde. Hoe groot is dit? Kom ek gou vir jou Kolossense wys. En ek weet die Amplified, een van julle Amplified Bybel vir my. Want anders gaan jy dit nie lekker heeltemal diep verstaan nie, maar kom ons lees maar Afrikaans.
Amplified, Kolossense 1 vers 19. For it has pleased the Father that all the divine fullness of the sum total of the divine powers and attributes should dwell in him permanently. So al die volle som, kwaliteit, kapasiteit van God bly in Jesus Christus permanent. Nou kan jy vers 27 ook lees, want dis die geheim. To whom God was pleased to make known how great for the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ within and among you, the hope of realizing the glory. Nou Jesus Christus, die volle som totaal kapasiteit van wie God is, bly permanent in jou. Hy sê in 1 Korintiërs 3 vers 16, jy is 'n tempel van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 6:19, jy is duur gekoop deur die bloed van Jesus. Jy's 'n tempel van die Heilige Gees en jy behoort nie meer aan jouself nie. As jy sê Romeine 12:1, dat jy met jou liggaam gee 'n heilige, welgevalle offer aan God. Dis jou redelike godsdiens. Nou hoeveel van julle is onredelik? So ons sit op aarde om 'n taak te vervul. En die taak op aarde is om mense uit die kake van die hel te ruk, om hulle in die ewige lewe saam Jesus Christus te bring en hulle toe te rus vir hierdie werk op aarde. Dis hoekom ons hier is. Want jy het kaal in die aarde kom, kaal gaan jy weg. So vir God, as ek, Matteus 6:33, die koninkryk en sy geregtigheid soek, en het my eie gemaak het, dit bedoel ek, dink soos God, praat soos God, lewe soos God. So geregtigheid is my deel. Ek het my woordeskat verander, my denke verander, my omstandighede verander, omdat my denke verander het. Want niks gaan verander tot jy nie verander het nie. Nou wil ek jy vanmiddag sê, wat jy nie kan sien nie, val jou aan. In Genesis 6 het die gevalle engele met vrouens kom seks hê. Gaan lees Genesis 6. Toe's reëse gebore. So ewig lewende wesens het met sterflike wesens gemeenskap gehad. Toe's bose geeste gebore. Nou, hulle noem dit die Nephilim in die wetenskap. Nephilim. Daai bulle van hulle was 36 voet. Jy kan die geraamtes kyk wat die huis uitgraaf. Nou die aarde het gebuk gegaan onder die gemors van daai tyd. En die groot ding ook, hulle het met die DNA gespeel. Hulle het goed begin mix and match. En dis hoekom God alles uitgebrand met water. Alles hulle sê Noag was die enigste kamp in die vloot terwyl die res in likwidasie was. Hy het hulle almal uitgewis. En net Noag en sy 3 seuns en hulle 3 vrouens en Noag se vrou het dit gemaak. En uit dit is ons weer gebou met dit wat daar was, die diere is weer vermeerder. En toe Noag vir God 'n offer gebring. En dis wat ek weer wil los hierdie naweek. Wanneer het saaityd en oestyd begin? Weet julle? Baie sê vir my in die Nuwe Testament. Nee. Lees gou Genesis 8. Ek wil vir jou wys. In Genesis 8. En dan sal jy nie meer worry oor prosperity en dit en dat nie. Vir ons as kinders van God is daar reëls en wette. As jy Genesis 8 lees van vers 20 af, en Noag het vir die Here altaar gebou, en van al die reindiere, en al die reinvoëls geneem, en brandoffers op die altaar gebring, en die Here die lieflike geur geruik, en die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mens hart sleg van sy jeug af, dis hoekom God met jou 'n nuwe hart gee. En ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref nie, soos ek nou gedoen het nie. Hy sê van nou af, Genesis 8 vers 22, sal al die dae van die aarde, saaityd, oestyd, koue hitte, somer, winter en dag en nag nie ophou. So if you have a need, you sow a seed. Dis hoe dit werk. Maar baie sit mos 'n rot geaardheid. Jy stoor alles.
Ek onthou my ouma, sy stoor die knoop en dan dag as sy dit soek, weet sy nie wat 'n borreltjie is en koop sy in elk geval die goed. Baie ouens se garages is vol gemors of goeie goed. Jy sit en ek het altyd my horlosies gesaai. Toe kom Rodney uit Amerika eendag toe by hom kuier. Toe sê hy vir my, I see you give everything away. Sê I cut a covenant with you. I give you this watch. Ek dra hom nog. On one condition, not allowed to sell it. En toe het ek horlosie van 12, want ek altyd die horlosie, ek en hy te verbond. Maar ek saai horlosies. Die duurste horlosie wat ek saai was R300,000. 18 karaat goue Rolex horlosie vol diamante binne buite. Hoekom? Want as daar saad in die grond is daar 'n oes. As jy nie saad in die grond het nie, sê 2 Korintiërs 9 vers 10, vra God vir saad. Hy voorsien saad, hy hou jou in die lewe totdat die oes opgekom het. Right? Nou sê, wil ek jou gou vat na Efesiërs 16. Step bietjie die pace op. En ek weet vir ouens, my vriend, ons het 'n verantwoordelikheid voor God, nee. Filippense 2 vers 12 sê, met vrees en bewering werk jou eie heil uit. Nou jy moet agterkom, as vrees jou in jou hart tref, hoekom tref vrees jou? Jy het niks gesien nie, maar jy is bang. Hoekom? Want 'n ding uit die geesruim uit val jou aan. Daar's 'n deur oop in jou lewe. En dan klap vrees jou in plaas van geloof. En Here sê Markus 4:19, dis dieselfde hoekom die duiwel jou verhoed om te saai. Want die verleiding van die rykdom, die sorge van die lewe val jou aan. Die oomblik as jy vir God wil saai, dan kom al die idees, jy moet nog dit betaal, dat betaal. En dan sê Malagi 3 vers 8, met die vloek is julle belaai en nog steeds beroof julle my. Steel is iets wat jy doen wat 'n ou nie kan sien nie. Roof doen jy voor 'n ou se oë terwyl hy vasgebind is. Soos ek vandag daai beginsel van saai en maai verstaan. En dan sê Thucydide, jy werk om te kan saai. You work to make a giving, nie work to make a living. Die aarde sê work to make a living. Dis hoekom almal bly werk, want jy kry nie saad in die grond wat vir jou oes te bring om jou in 'n ander dimensie in te vat. So jy moet begin die beginsels besef. Ek sit met 'n ou, hy kom in 'n tronk uit, nee. Ons nog faksmasjiene gewerk daai tyd. En hy sê hy sit daar, en hy was lang ruk in die bidure wat ek gehou het. En hy sit daar, en hy sê hy het niks, so hy moet iets gaan saai. Hy het nie eens geld nie. Hy gaan na sy buurman toe. Hy leen by hom geld, hy koop 2 brode en 'n 2 liter Coke. En hier waar die ouens langs die pad staan en wag vir werk, stop hy. Ek sê, boys, ek kan nie vir julle werk nie, maar ek bring vir julle brood en Coke terwyl julle wag vir werk. Toe hy by die huis kom, 2 fakse op sy faksmasjien deur, van goed wat hy kan doen, het goed verkoop, soos as containers nie verkoop het, hulle noem het stock in distress. Begin, vandag gesê ryk ou, maar hy moes doen. Ander ou gaan wat sukkel, vra my, wat moet ek doen? Ek sê, man, ek voel in my hart, gaan na die naaste skool toe by jou, vind uit wat die kinders het nie kos nie, en jy vat die verantwoordelikheid, sê vir die hoof, ek gaan vir hierdie 6 of 10 kinders, elke dag kos kom los daar, toebroodjies wat jy het om te gee. Daai ou is miljoene toe. Miljoene. Hoe werk dit? Wat sê die Bybel? Hy wat vir die arme gee vir God. En God is niemand se skuldenaar. So om vir God te gee, is om na die armes toe uit te reik. Na die wees en die weduwees. Nou Efesiërs 6, ons kan hierso van vers 10 af lees, hy sê, broeder, word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. Dan sê hy, trek die wapenrusting vir God aan, om staande te bly. Hy sê, want jou worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Nou hier is die hiërargie, teen die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nou kom ek vra jou vandag, as jy gaan slaap in die aand, wie beheer die geesruim waar jy is? Weet jy wie beheer die geesruim? Jy. Want Matteus 16:19 sê Jesus, ek gee aan jou die sleutels van die koninkryk. Wat jy oopsluit, wat jy toesluit. Matteus 18:8 sê hy weer sê, wat jy binds gebind, wat jy onbinds onbind.
Lê een aan die honde blaf, kan nie slaap nie. En die Here sê vir my, die geesruim, die vliegtuie vlieg hier in en uit, want as astraal, ek weet nie of julle weet van astraliese geeste, waar ouens uit hulle liggaam uitgaan, in huise ingaan, en dan krap hulle huwelike om. Weet, daar's 'n 3-jarige dogtertjie, die sê sy ma, hierdie oom en tannie is alweer die huis, want die dogtertjie kon dit sien. So hoeveel goed is in jou huis verkeerd, want jy vat nie beheer oor die omstandighede in jou huis nie. God sê Lukas 10:19, ek gee in jou mag oor al die krag van die vyand, en niks sal jou ooit skade doen nie. Praat daarvan slang en skorpioene trap. En dan sê hy Markus 16, van 16 af, as jy glo in jou laat doop, die volgende goed volg, jy sal dodelike goed drink, maar het sê jou niks oorkom nie. God sê dit, hoekom sê hy dit? Want jy moet oplet oor wat aan die gang is, en wat se rol jy vervul het. Genesis 1:28 sê, na hy die mens geseën het. Hy sê, use this earth's vast resources. Sê dit vir in die Amplified. Genesis 1:28. Jy moet dit net verstaan, want wie heers oor die werke van God se hande? Wie heers daaroor? Sy seuns. Daar word daar gepraat. Romeine 8 van vers 18 af. Die heelal wag met ryk halsende verlang op die openbaarmaking van die seuns van God. Want die heelal is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie. Nie gewillig nie. Hoekom reën dit nie? Het julle reënloop gesluit? Daar's twee goed wat reën blok. Die saamstem van mense, Matteus 18:19, wat twee saamstem oor 'n saak sal so wees. En die voorvader vloeke, daai Mujahid ding daarna by Zedin. As jy dit voorvader vloeke breek, en wat die boere gesê het, reën het, om Tommy bel my van Ficksburg af. Hy sê vir my, daaroor is droog, ek sê ek stem nie saam nie. Want as ek saamstem met die moeilikheid. Hy sê, wat bedoel jy? Ek sê, breek wat julle boere oorgestem het, en breek die voorvader vloeke en sluit reën oop. Hy 12 uur gaan bid, 2 uur toe reën het 10 mm. Hy ploeg tot die volgende aand voor hy my bel. Nou as God vir jou sê, wat jy oopsluis, wat toesluis, dan kan jy profetiese aksies doen. Kan nie vandag te diep in gaan nie, want jy moet groei. Dis soos wanneer 'n kind gebore word, sy eerste woord nie ensiklopedia nie. Dit groei, en dan kom jy uiteindelik by ensiklopedia uit. Maar God sê in Jeremia 33:3, roep my aan, en ek wil jou groot en ondeurgrondelike dinge wys, wat jy nie weet nie. Nou, jy gaan vir ons lees. And God blessed them and said to them, be fruitful, multiply, and fill the earth, and subdue it, using all its vast resources in the service of God and man, and have dominion over the fish and the sea, the birds of the air, and over every living creature that moves on the earth. Kijk, wie moet die wêreld se vast resources bestuur en gebruik? Kom. Ons. Okay, is ons besig om dit te doen? Hoekom nie? Vra jy liefdevolle Heilige Gees? Johannes 16:13. Wanneer die Gees van God gekom het, sal hy jou in die volle waarheid inlei. Hy sê jou niks leer wat die Vader hom nie sê om jou te leer nie, en hy sal toekomstige dinge aan jou openbaar. So hoeveel klasse is jy agter? Want jy kom sit nie met 'n pen en papier en vra die Heilige Gees om jou te leer nie. Want God die Heilige Gees leer jou wat jy hom vra om jou te leer. Ek wil vandag 'n geheim vertel. Jare terug, toe ek agtergekom, dat God het die universiteit, ek weet nie of jy dit weet nie. En ek enrol in daai universiteit op kinderlike geloof, Matteus 18. Ek sê, Here, ek kom as u kind vandag, en ek skryf in. En ek kan onthou, ek sê vir hom, Here, ek skryf in, vir 'n gawe van onderskeiding van geeste, en bevryding. Dit bid ek het. Volgende dag kom 'n ou, wat my vrou ken sy vrou, hy sê vir my, hoorie mami, jy moet gou saam met my ry, as vir 'n ou gaan bid. Kom daar, hy jaag 28 duiwels uit die ou uit. Wow, kom terug huis toe, my hare staan regop. Ek sê vir my vrou, die universiteitswild, by my eerste klas was, dit is kookwater. So gaan dit, dan stap jy, dan check jy, hier hang 'n vink op hierdie ou rond. Soos 'n voorbeeld, nee. Stap in die straat en die ou se oë traan van pyn. Weet wat? Hier's 'n aap op sy skouer, loop dit migraine. Druk hierdie ou sy oë traan. Nou ek kan nie vir 'n ou sê, hoor, hier's 'n aap op jou skouer, word hy nog kwaader, kop gaan erger pyn.
Sê jy vra hom, sê how are you? Sê jy dan vra hy hom, can I pray for you? Want hy verstaan daai taal. Yes, please, sê ek in Jesus name op die af en sy kop is reg. By die inkom Afrika toe hy saam met Reinhard Bonke, en ek meen Reinhard Bonke het in Dawie se huis gebly toe hy Afrika toe gekom het. En Dawie se pa het Reinhard Bonke geleer hoe werk sendingwerk in Afrika. Bonke se grootste diens het hy 1.093.000 keuses vir Jesus in een kruisyd gehad. Nou alles gaan op Dawie se oeskaart wees, want jy vir 'n profeet 'n glas water aangee, ontvang jy 'n profeet se loon. Jy moet dit onthou. So wat jy insit is wat jy gaan uithaal, is giggle, is garbage in en garbage out. Nou as jy in 'n plek instap, nee, waarvoor kyk jy heel eerste in daai plek? Weet jy waarvoor om te kyk? Die sterk man wat daai plek beheer. Kom ek wys jou in Matteus 12. Hulle het Jesus aangekla dat hy in Beelzebub allerlei wonderwerke doen met die god van vlee. Toe sê Jesus in vers 28, maar as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Hy sê, hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed beroof, as hy nie eers die sterk man geboei het, en dan sal hy sy hele huis vat nie. En ek vat jou terug, toe ek in die bed lê, toe wys die Here my, op Jan Smits, Oliver Tambo nou, is 'n toring wat vliegtye beheer. Hulle sê, British Airways runway 0101, wind speed so, of overshoot, julle kan nie land vandag nie. Nou die geesruim wat die Australiese geeste beweeg, ek sit in 'n prokureur se kantoor, ou saffer, sy geld is af, hy dog, is ekonomie is af, terwyl ek as sit, wys die Heilige Gees my, hier kom Australiese geeste, dis hulle opereer, in sy kantore, kyk watter verbande, watter banke vir hom gee om te registreer, gaan na die opsiener toe, gaan na die banke toe, praat nonsens van die ou, en ons stop hulle om vir hom werk te gee. Ek het vir hom sê, half Grieks vir hom, hy verstaan nie hierdie oorlog nie. Ek sê vir hom, kom ek bid vir jou. Ek sê, Here, ek sit engele op wag hierso, in opdrag om op te tree, die koninkryk van God uit te brei en hom te beskerm. Sy besigheid gaan so groot, bly in Alberton, kan jy sy nommer gee. Sy besigheid gaan so groot, dat hy bel my om toe in Alberton en NG Kerk te kom praat, en die hele kerk gee hulle harte vir Jesus. Hele kerk. Maar toe hy die gees probleem aanspreek, toe verander die fisiese. So alles wat jy in die fisiese ruim sien, het 'n probleem in die geesruim. So tot die geesruim nie verander nie, gaan die fisiese ruim nie verander nie. Okay? As jy dit verstaan, alles wat in die gees begin is, kan nie in die fisiese ruim gestop word nie. So wat het jy vandag in die geesruim begin? Want niemand kan dit in die fisiese ruim stop nie. Ek wil 'n voorbeeld gee. Sê nou Heinzville, ek weet nie wat se ambisies regtig het nie, ek ken hom nie so goed nie. Maar sê nou Heinzville, die mees populairste sanger in die wêreld word. Ek te geheim vir jou. Die krag en salwing waarin hy funksioneer is Mimsha. Dis M-I-M-S-A-A-C-H, Mimsha. Die Mimsha salwing vat wat jy doen oor rond te globe in sekondes. Soos ek in die Mimshek salwing, en al wat jy doen is, jy sluit dit oop. Hoe sluit jy dit oop? Met jou mond. Romeine 10 vers 8 sê, naby jou is die woord, dit is in jou mond. So jou mond spreek dit. Kom ek jy nog iets verduidelik. Die aarde is woes en leeg. Die gees van God is rondom die aarde. Wat het gebeur terwyl die gees van God om die aarde was? Niks gebeur nie. Gaan lees die Bybel, Genesis 1. Maar toe die woord van God gespreek is, the spoken word, toe skep dit en kom alles tot stand. Die seisoene word deur die ligte bepaal. Daarom sê God, kyk na die sterre, want dis by seisoene en tye vir julle daar geplaas. Dis hoekom die rode sit in suid
En die wyse manne, wat die sterre dopgehou het gesien Jesus is gebore. Herodes het dit nie eens geweet nie. Nou wie van julle wil die vervolging vryspring op wat kom op die aarde? Ok, ek het 'n geheim vir jou vandag. Jy bind die gees van Herodes. Soos Jezebel 'n vrou was in die Bybel, maar haar gees is nog steeds aktief op die aarde. Kan vir Dawie vir hy sal baie sien waar hy kom. Jezebel funksioneer met last, met manipulasie. In die oomblik wanneer 'n vrou verstreek raak, 1 Samuel 15:22, wanneer sy in rebellie gaan, maak sy 'n deur oop vir heksery. So as jy die gees bind, hoekom die gees van Herodes? Al die Herodese wat geleef het, persecute, prosecute, execute. Al die Herodese, kinders wat 3 jaar oud is, almal doodgemaak. Toe Jesus terugkom het, sy heeltyd vervolg, toe sy getrou, toe sy doodgemaak. So as jy die gees van Herodes bind, raak jy ontslae van persecute, prosecute, execute. Die volgende gees wat baie mans vashou, is die gees van Genesis 4 vers 12. Afrikaans is dit 'n swerwersgees, in Engels is dit 'n vagabondgees. Ek het al ouens gesien, dis soos 'n kanoe met so dik rek, jy roei, as jy ophou roei, trek jy rek hier terug waar jy was. Wat gebeur? Daar's 'n vagabondgees. Hoe funksioneer die vagabondgees? Daar's bloedskuld in jou familie. Die oomblik wanneer jy met bloedskuld deel, wanneer jy God se woord begin gehoorsaam en hierdie ding aanspreek, onttrek hy en onmiddellik vermeerder jou bates, gaan jou geld in ander dimensies in. Vagabondgees. En jy kan Psalm 109 van vers 6 af gaan lees op eie tyd. Die vagabondgees hier gaan hard werk, maar daar sal altyd iemand staan wat jou goed vat. Jy sal bid en jou gebed sal in sonde verander. Lees dit, en jou kinders sal niks van kom nie. Want wat die mens nie verstaan nie, in Jeremia 22:29 sê God vir die aarde, kom ek lees dit gou vir jou. Jeremia 22:29 lees, sê God vir die aarde, land o land o land, hoor die woord van die Here. Hy sê, so sê die Here, skryf hierdie man op as kinderloos, 'n man wat nie voorspoedig sal wees in sy dae nie, want dit sal niemand van sy nageslag geluk om op die troon van Dawid te sit. Mag die aarde in Deuteronomium 30 vers 19 sê, God roep die hemel en aarde as 'n getuie teen jou. Om wat te doen? Dat hy voor jou lewe, dood, vloek en seën gesit het. Hy sê, sodat jy lewe kan kies, dat jy en jou nageslag kan lewe. Wanneer kies jy lewe? Wanneer jy lewe dink, wanneer jy lewe praat, wanneer jy lewe glo. Want jy is seun van God wat vandag hier sit. Wat weet jy van Jesus af? En al wat ek van Jesus af kan weet, is as ek lees wat hy sê, as ek lees wat hy gedoen het, en as ek lees wie hy is, en wat Jesus van jou sê. En omdat mense dit nie weet nie, is jy vasgevang in idees en opinies. Want as jy vandag verragtig in jou hart van harte weet, dat jy alles geërf het wat Abraham geërf het, dan maak jy vandag 'n kom, dat ek gaan die dinge aanvat, totdat dit breek. Hoe lank? Jonkie Charles se seun is dood. Hy bid 3 ure aan mekaar, en die salwing van God kom op hom en hy wek sy seun uit die dood uit op. Elia bid vir reën. 7 keer, toe kom maar 'n wolk so groot soos 'n man se hand. Hoeveel van ons bid 7 keer, 2 ure aan mekaar, want ek weet dat ek weet dat ek weet, my God lewe en my God hoor my. Ek het 'n boer gehad, rolkatrol in my huis gebly. Ek het vir 20 jaar huis met bakrottes in my huis ingevat. Nou stoot ek hulle woord tot 2 uur die môre. Een oggend sê 'n vrou vir my daar, kan ek asseblief gaan slaap? Ek sê maar nie so diep in die ding is, ek kan nie bekostig om te slaap. Want Deuteronomium 6 tot 8 sê, jy moet jou kinders die woord van God leer. Jy moet dit vir hulle inskerp. As jy ry, as jy slaap, as jy opstaan, jou kinders moet woord vat. My kinders moes elke week 3 skrifte ken of 'n sak dra. Ja, ons vandag almal groot. My kleinseun is 26. Maar jy moet in jou hart besef, jy ry, jy's in 'n posisie waar jy lei
'n springbokspan op wat vir Jesus gaan presteer. Psalm 112 sê, jou kinders sal kragtig in hierdie land wees. Daar sal altyd groot skatte in hulle huis wees, sê God. God sê Spreuke 10:22, die seun van die Here maak ryk, moeitevolle arbeid vergeluk sal word. Hy sê in Spreuke 13:22, 'n wyse man laat sy kinders se kinders erf, en die vermoë van die goddelose is opgespaar vir die regverdige. Dieselfde sê Prediker 2:26, God sal bless vir jou wat hom liefhet, maar hy is nie taak om by mekaar te maak vir die goddelose gee, en hy oorhandig dit aan die wat vir hom lief is. Hy sê Psalm 127:2, vernie dat jy vroeg opstaan, laat gaan slaap en brood van smarte eet, net so goed gee God dit vir jou in jou slaap. Maar jy moet dit verstaan, daar's 'n geheim, daar's 'n oorlog, en nou wil ek by die punt kom wat ek eintlik by wil uitkom. Daar's taskmasters, weet jy wat so 'n ander woord, Afrikaanse goeie woord is daar? Maar daar's pynigers, taskmasters, deur Satan assign, wat opdraf om jou gas te gee. En die toegang tot jou chessie en jou geld en jou familie is jou denke. Dis hoekom 2 Korintiërs 10:3 sê, ons lewe in die vlees, maar ons veg in die gees. En dan vers 5 sê, violently keep your thoughts captive. En al die argumente wat opgerig word teen die waarheid van God, moet jy gevange neem. Nou wie is vanmiddag die oorsaak van die gedagtes wat tussen jou ore rondhardloop? Wie is verantwoordelik daarvoor? Jy. Weet, 'n voël kan oor jou kop vlieg, maar jy kan verhoed dat hy nes in jou kop maak. En jy moet 'n verwagting hê. Jy moet geloof hê. Jy moet weet dat jy weet dat jy weet. Soos ek in my hart 'n visie het. Weet, tref my in Amplified. Spreuke 29:18. Hoor net daai stukkie. Want jy moet dit vandag besef, en as jy dit nie het nie, my vriend, gaan kniel 'n uur, gaan kniel 'n dag, gaan kniel 'n week, gaan kniel 'n jaar. Kry 'n visie vir jou lewe. Dis een ding wat ek by Pieter J. Daniels daai jaar, hy sê wanneer jy weet op jou tyd op aarde, wat gaan die hoogste posisie wees wat jy gaan bereik, en wat se invloed gaan jy uitoefen wanneer jy daai posisie het, gaan jy langer lewe. Ja, 29. As jy nie besef dat God sê vir jou, jy kan skep wat jy wil skep met jou mond nie. Dis hoekom jy net praat wat jy wil praat. Die Hebreërs 11:1 sê, geloof se vaste vertroue, dat die goed wat nie bestaan nie, jy dit so waaragtig besit, dat jy titelakte van het. Geloof is wat die sintuie nie kan sien nie. En dan sê 11:6, hy wat na God gaan met glo dat hy is 'n waarmaker van die wat hom soek, want sonder geloof kan jy God nie plesier nie. Dat die visie wat jy het, wat se visie het jy? Dan sê daar, wat se visie gaan, swat die woord visie, vat tyd, begin betrokke raak in jou lewe wat God jou gegee het. Want mense se uurglas is besig om uit te hardloop, en jy het nog nie bereik wat jy moet bereik nie. Daar's tyd wat jy kan vat, en die Bybel sê, koop die tyd uit. Koop die tyd uit. Want jy wat hier sit vandag, God kan vir jou, soos wat hy vir Dawie witty invention gee. Witty inventions is in die King James, in Spreuke 8 vers 12. God will give you witty inventions. Die King James sê. So jy moet besef in jou hart, jy kan van God ontvang net wat jy wil. Maar kom ek vra dit vir jou. Psalm 23 sê, net goedheid en guns sal jou volg. Sommige dae van jou lewe. Al die dae van jou lewe, alright. As jou vrou of jou kind stap, en iemand volg jou kind, en hulle ken nie daai persoon, wat doen jou vrou of jou kind? Bel jou of die polisie, om van hierdie ou ontslae te raak. Dan noem dit 'n stalker. Nou hoeveel stalkers het jy? En al wat jy doen, is jy hanteer hulle. Hulle kan maar hier bly. Weet die duiwel steel by die ouens, as hy instap, sê ek is bly dat net 'n TV vandag gevat. Nee, my vriend,
Jy bind hom in die naam van Jesus. As ek terugkyk en goedheid en guns volg my nie, bestraf ek daai geeste wat nie daar hoor nie. Jy breek die planne van die bose. Sê die woord van God. Jy bind elke sterk man en jy vat sy huis. En jy doen dit totdat die goed manifesteer. En ek kan met 2 goed kan ek maar ophou. En ek sien van die manne te min bereid. Maar jy moet dit verstaan. Jy moet dit verstaan, my vriend. Ek het God vertrou vir 5 miljoen rand. Toe sluit ek vir 2 jaar 5 miljoen rand oop. Kry die aand my vrou, Matteus 18:19 wat 2 saamstem. En 20 sê waar ons 2 is God ook en my kinders. Dan sê ek, Here, ek sluit vandag 5 miljoen rand oop in die naam van Jesus. My vrou sê amen, kinders amen, amen, amen. Doen dit vir 2 jaar oggend en aand. 1 maand val al 5,3 miljoen rand. Toe besef ek, okay, step up, vertrou God vir 'n plaas. Ek bid 3 tot 6, elke dag van my lewe vir 6 maande. En ek vas en ek saai. 6de maand gee God 'n plaas vir my. Gee ek die plaas terug vir die Here en dis waar ons die mannekampe gehou het. Ons het 100 plus 1000 uit direk kampe gesit. Maar jy vandag, wat is jy besig om God voor te vra en op sy woord te staan totdat dit manifesteer? En ek wil vir jou baie ou sê, my kind gaan bly by mense, my oudste dogtertjie, sy was nog klein toe oor see gegaan het. Toe sê ek vir die ou, sy kan by jou bly op een voorwaarde, hulle bid elke aand. En as kom terug en sy sê, papa, ek kan nooit weer by die oom gaan bly. Nou wonder ek, hoekom my kind? Sy sê nie, papa, ek het vir jou 5 miljoen rand oopgesluit, toe roep die oom my. Toe sê hy, dink jy nie, dis bietjie te veel nie. Sê, papa, die oom het geen geloof nie. So kom ek vra jou vandag, wat staan jy voor God voor? Want dit gaan 'n prys kos. Weet jy wat se prys? Jou tyd. En ek wil jy met Psalm 84 gaan lees. Miskien Engels 9 of Afrikaans 10. Maar Psalm 84, daar by 19. Een dag in die teenwoordigheid van God is beter as 1000 dae op 'n ander plek. Nou vat 1000 dae. 'n dag is 24 uur. As jy dit deel, is dit omtrent 41 dae. So elke uur wat jy voor God kniel, koop jy 41 dae uit. Want wat jy saai, sal jy maai. Galasiërs 6 vers 7 sê God laat nie met hom spot nie. Net wat jy saai, sal jy maai. Alright, kom ek vat jy nog een stap verder. Dan gaan ek stop. Want ek het jou baie ver vat, maar jy moet by 'n punt kom waar jy gaan effort insit. As jy nie effort insit nie, moet jy nie dalk nie weet die Here het klomp ouens gehad, my 12 disippels geleer. En hy was by Johannes in Markus 4 vers 13 toe Petrus hom vra na die gelykenis van die saad. Toe sê hy vir julle is dit gegee om die verborgenhede van God te verstaan. Nou dis vir jou ook gegee. Maar God wil hê jy moet kom luister. In Psalm 32 sê hy, moenie so steeks wees soos 'n perd of 'n myl, wat ek 'n stang in sy mond moet sit, om hom naby my te kry. Jy moet vrywilliglik opstaan, en na God toe kom. Nou kom ek vir jou vandag 'n baie groot geheim vertel. Wedergeboorte moet kompleet word tot by Jesus. En dan, in die môre as jy opstaan, wat sluit jy oop vir die oggend? Sluit jy oop voorspoed, oorvloed, goedheid, guns, gesondheid? Sluit jy oop divine appointments, divine open doors? Sluit jy oop dat ek highly favored among nations and countries? Die rykdom van nasies en volke kom in my hande. En ek is gebore as 'n antwoord op die gebede en gesmeek van miljoene mense vir die oggend. Vanmiddag sluit jy weer oop vir die middag. You control the movement of the spirit realm. En vanaand voor jy gaan slaap, beheer jy weer die geesryk. Here, terwyl ek slaap, my liggaam rus, maar dan kies dat U my gees moet dien in 'n gees te bedien. Dat ek môreoggend opstaan, revive, revitalize en jy command dit. Geen geesbeweging in my gebied nie. Ek sit die bloed van Jesus oor jou. As jy dit nie doen nie, kan jy bekostig om dit nie te doen. Waar sê my daarom, ek kan nie bekostig om my 10de te gee nie, my vriend. Jy kan nie bekostig om nie jou 10de te gee. Maar die oomblik wanneer ek my deel vir God gee,
dan is God betrokke in my lewe. En ek kan vir jou groot goed vertel, baie goed. Op 'n stadium wat ons goed oopsluit, ek, oggend, middag en aand, het ek 700 miljoen toe gegaan. God het my ruk terug gesê, amper nou 2 jaar terug, verkoop al die goed, begin op 0. My vrou kon dit nie glo nie. Ons huis 20 jaar gebly. Ons het met bakkies en bakkies en bakkies goed weggery. En toe het laas het mense ons gevat, ons in 'n kamer gaan bly. En God het ingryp, my lewe radikaal drasties weer na 'n ander rillum verander. Rillums waar ek nooit sou was, as ek nie gehoorsaam was. Wat sê God vir Abraham? Trek. Sarah, trek. Waartoe? Weet nie. Maar baie ons wil God nie volg nie, want miskien moet jy nie in vryheid wees nie. Jy moet dalk op 'n ander plek wees nie. Sê daar en daarom luister ek nie kwaai nie. Ek het die wortel geskiet. Nee my vriend, God wil vir jou groot en ondeurgrondelike dinge wys wat jy nie weet nie. Maar jy moet begin intap, by Pa se voete kom sit, Psalm 91 man word, in the secret place of the Most High. Dis waar jy moet kom. Jy moet worship tot die gees van God op jou kom, ja. So jy sê, wanneer ek 3-4 ure dag in tale bid, as ek my vrou vat, ek moet 'n waskokbrekers ruk, en dan moet ek haar los in die aand om die slaap te raak. Hoekom? It's the presence of Almighty God. As jy op straat stap, bid vir 'n ou, dan hak hy uit. Op die straat. Ander is groet my net. Want God is waar jy is. Jy is God se hande. Jy is God se voete. Jy is God se oë. En dis waar wat Dawid gestres. As Jesus jou liggaam vandag het, wat sal hy met jou liggaam doen? Hy sal onmiddellik die gaan help wat hulp nodig het. Dis dieselfde met jou. Miskien moet jy jouself eers help. En jou eerste self lief hê. En jou eerste self daarmee bewus maak van wat joune is en beheer daaroor vat. Wat hy sê, dink is Matteus 11:12, ek het dit gaan lees, of 12:11. Hy sê, we take the kingdom by violence. Ons kom in en ons sit die reëls neer en ons val in Jesus naam. Veel laaste ding sê vir 'n Indiër sê vir my, sir, I want the house. Ek sê, drink 2 liter water. Hy sê, wat het daarmee te doen? Ek sê, you look for a house and you mark the house, you pay around the house. Hy sê, man, you've got strange faith. Wat doen 'n leeu? 'n Leeu merk sy territory. En as daar 'n katrol daar binne kom, is jy moeilikheid. Ek meen tot 'n hond spy die wiele. Hulle merk is iets in die skepping. Wie wat gebeur? Hy dog toe hy so diep in die moeilikheid, hy gaan dit maar try. Hy kom 3 weke terug. Hy sê, you know what? I did it at night, nobody could see me. Hy sê, but we moved into the house, thank you very much. Het hom nooit weer gesien nie, sy naam is Sidney Francis. Nooit weer gesien. So ek sê nie jy wil dit gaan doen nie, maar jy vat beheer, Bill. Jy vat beheer. Jy vat beheer. Jy is man, kom ek julle mans vra vandag. Wie van julle het al julle vrouens se voete gewas? En julle ander manne? Praat nie van die badsit jy lus is verspeel nie. Ek praat van jy vat 'n skottel water en jy kniel voor jou vrou en jy sit haar voete in die water en jy seën haar. En jy sê, Here, ek kom vandag u eer vir 'n awesome goddelike vrou. Iemand wat nie oud word nie, iemand wat sy jeug vernuwe soos die van 'n arend. Iemand op wie ek kan staat maak, iemand wat 'n hulp vir my is, iemand wat uit die hemel vir my gestuur is. Is dit so? Hebreërs 11:1. Jy spreek dit wat jy wil hê, nie wat jou oë sien. Glo my. Ek sit 33 jaar terug, ons het op 'n stadium, eenmal 'n week voete gewas. My 4 kinders in die huis, die wat die week beklei het, was eers te mekaar se voete en vra mekaar vergifnis. En dan olie op hulle. Vat olie en ek olie hulle. Kinderige ou gehad, heeltemal deur mekaar se pa se rekkie. Hulle het mekaar ver gemis, sommer geboks. Toe sê ek vir hom, gaan was jou pa se voet, hy bel my sê, oom, ek het nodig om closure te kry.
Hy was sy pa se voete, ek sê, nou moet jy hom salf, sy pa hou sy hand so, maak hom vol olyfolie. Die olyfolie hol hy sy gesig af. Doen dit groot. Maar jy besluit, Pel, jy besluit. Jy kan so naby aan God kom as wat jy God toelaat, en God gaan jou goed wys. Jy stap en goed bid, onmiddellik manifesteer dit. Maar as ek 'n tale bid, ek kom met die moslems, as ek wil hulle goed koop. As ek my hand op sy skouers sit, sak en die salwing is swaar, hy weet nie wat sit ek op, dan hol hy agter die toonbank in. Die salwing van God breek jukke, Jesaja 10:27, die vettigheid van die olie, wat die jukke breek. So as jy jukke het wat staan, het ek 2 goed vir jou. Moenie met my stry nie, gaan doen dit. Baie stry. 1 Korintiërs 14 gee vir jou alles oor tale. Maar vers 4 sê, hy wat in 'n taal bid verbeter homself. Nou daar's 2 redes vir taal. Die een is jou hokkie-tokkie met God, en die ander een is in die kerk om die gemeente te stig. Ek sien dit baie min deesdae. Ons het nou so sout en peper byeenkoms begin, waar kleerling en Ines almal saam en wit is. Ons gooi tale, uitleg van tale, jaag duiwels, weet kook daar. Ek weet nie, daar sing 'n liedjie gooi tikkie kamp, as jy instap met die moeilikheid. Want God moet by die skape uitkom. Ons moet die bosluise van jou chessie afkry, is beter met plat te maak. Party ouens se bosluis sal groot uit hulle naam, Jantjie suig hier. En nou sê ek nie geraamd is in sy kas, net so 'n paar los bene waarom. Nee my vriend, kom uit, kom as seun van God, vat beheer, begin beweeg, kom in oorwinning, begin hierdie dorp verander, begin hierdie land verander, hierdie provinsie verander. Vat dooieris, bid vir jou regering, dis 'n geheim, 1 Timoteus 2, bid, ek sê nie met saamstem, ek sê bid vir die regering, want God sê dan lewe jy in vrede. En bid vir die vrede van Jerusalem, sal hy altyd geseën wees. Jy moet verstaan, so wanneer jy gaan, you're about my father's business, you're about your father's business. En jou pa moet geloof en geprys word. Hoekom? Dis jou werk. Jy's 'n priester in die koninkryk van God. So jy kom in die huis en jy loof en prys jou vader. En dan het jy autoriteit en jy begin die goed begin beheer en beweeg. En vas. Wie het dit al 40 dae gevas? Okay, wie het al 10 dae gevas? Dis awesome, maar meen, vas. Hoekom? Dit kry die vlees uit die pad uit, want die vlees bestaan nie. Sy kop raas, ou chessie. Jy moes hom lankal begrawe. Dis soos 'n ou wat 'n kar hy rook so, hy tou hom meeste van die tyd, maar hy bly hom ry. Nee my vriend, kry the mind of Christ. Jy raak betrokke met God se goed. As ek God vir goed vertrou, ek ben onthou, ek het eendag 18 miljoen challenge gehad, 18 miljoen rand. En ek het dit nie gehad nie, maar ek weet God het dit gehad. Ek het sê, Here, ek het 'n fout gemaak, vir ou's borg geteken, ek vra vergifnis. En God sê vir my, vas 21 dae. Maar net water. In die oggend is my vrou, my groei kinders aan skool toe dan huil. My chessie is gone. Een dag, 18 miljoen gone, God het vir my deurgebring. Maar vas, moenie godsdienst speel nie. Dis serious business hier. Jou lewe kan ingrypend verander, as jy wil. As jy wil. Ek kry vir jou confessions, wat jy spreek. Ek het so bladsy confessions, groot confessions, wat ek gooi. As nog iets wat die Here my herinner. Ek het vir 9 maande, 3 ure aand gebid met al my werkers, op my perseel. Al my swart werkers en my kinders en my vrou. Ons gaan eet, dan kom ons vir 3 ure bid en worship ons, vir 9 maande. Toe vra God my eendag, terwyl ons so bid en huil, sê die Here vir my, wie bestuur en hanteer die superhighway van finansies op aarde? Sê Here, ek weet nie. Hy sê die Filistyne. En God het in Genesis 1:28 gesê, jy met die aarde se waaste resources, diamantvelde, goudvelde, wat die is, moet jy gebruik en beheer om die koninkryk uit te bou. Nou vra ek jou vandag, is jy gereed en bereid
om in die wealth transfer wat op die aarde gaan plaasvind, dit gaan nou plaasvind, nie ver van af. Markte gaan val en ouens gaan ryk word en gister nie ryk was nie. Is jy gereed om in geregtigheid daai geld te bestuur op die leiding van die Heilige Gees? En dan moet jy dit vir God sê. Sê, God, I'm ready. I'm ready. Want hy sê Galasiërs 5:18, as jy die Gees van God gelei word, is jy vry van die vloek van die wet. En hy sê in Romeine 8:14, slegs hy wat deur die Gees van God gelei word, sal 'n kind van God wees. So die Heilige Gees het Jesus gestuur om ons te lei, om ons te leer. En ek wil sê vir nog 'n skrif lees. 2 Timoteus 3 vers 15 en 16. Ons maak klaar met daai twee skrifte. Want jy weet, Efesiërs 1:17 sê Paulus, hy bid dat God jou verligte oë van jou verstand gee, sodat jy kan sien wat die hoop en die roeping is, wat Jesus by die Vader van die heerlikheid vir jou bekom het. So jy's nie gemaak om te sukkel, nooit nie. Jy's gemaak om te heers. Toe God jou gebou het, was all for ruling and reign. Het jou toegerus. Jy's nie gebou om in vrees te wees nie, dit kom ons maagseer kry. Jy's nie gebou om arm te wees nie, want Jesus sê vir Lukas, bring die evangelie van die koninkryk, eers vir die armes. Nou wat's goeie nuus vir 'n arm? Moet jy het gesukkel, nou gaan jy sukkel. Is dit goeie nuus? Jesus is goeie nuus, is good news. Dis hoekom ons dra goeie nuus. Jy kan vry wees, jy kan gesond wees, jy kan bly wees. Voor jy hom lees, ek mag vir jy 'n skrif gee, wat jy neerskryf lees, dis vital information. Job 5 vers 21, in die gesig en 22, in die gesig van broodgebrek, sal jy lag. Dis vir julle wat al jare sukkel, maar jy het jou lag verloor. Jy het jou lag verloor. Ruk terug toe ek niks gehad het nie, voor God my opgelig het, ryke Prado. Hy Prado moet betaal word, per nie sê inkomste man, nou bel hulle my, is dit meneer, dit, en dan later dan voel ek, hulle bel my so met 3 keer 'n dag, later, die Here sê lag, ek sê, wat doen die Here, hy sê lag, ek gaan my beste gee, bel hulle my weer, is dit meneer, gooi die ou die foon neer, nou bel hulle my weer, gooi die foon weer neer. 2 dae daarna nie, ry ou saam in die kar, hy sê ek weet nie wat nie, want ek vra is niks, ek sê ek weet nie wat nie, maar ek voel ek moet vir jou iets gee dit vir my genoeg om die kar uit te sort. Toe gee ek hulle gas vir die papiere. In die gesig van broodgebrek moet jy lag. Job 8:21 sê, as jy nie kan lag nie, sal ek jou mond vol moet lag. En die ouens wat jou probeer vervolg het, sal rooi van skaamte word, en hulle skande sal nooit vergeet word. Jy moet lag. Vat 'n lagsessie, as jy sukkel om te lag, dis jy begin lag. Hi, hou. Lag. Jy loop en lag, dan dink my vrou, wonder wat vertry die Here nou voor. Jy moet try. As 'n dokter jou ondersoek en hy sê vir jou, man, ek dink jou hart het moeilikheid. Dokter, ja, ek het seker 'n fout gemaak. Hierdie is nie lekker nie. Die oomblik as jy lag, goed uitgesort. Maar as jy dit aanvaar, dan werk jy die toets deur. Dis 'n geheim. Lees gou daai stukkie. 3 vers 15 en 16. Asseblief. Net wat jy nou. And how from your childhood you have had a knowledge of and been acquainted with the sacred writings, which are able to instruct you and give you the understanding for salvation, which comes through faith in Christ Jesus, through the leading of the entire human person of God in Christ Jesus, in absolute trust and confidence of His power, wisdom, and goodness. Every scripture is God-breathed and profitable for instruction, for reproof, and conviction of sin, for correction of error, and discipline in obedience, for training in righteousness. So
Ja, sodat jy kan weet wat die goeie, welgevalle, volmaakte wil van God is. Jy kan nie vandag met liefde gesê, liefde, liefde, liefde. Jy moet liefde vestig in jou lewe. Maar jy kan nie vir my 'n opinie oor geld lewer, voor jy nie die 2000 skrif oor geld in die Bybel deurgelees het. Jy kan nie vir my 'n opinie oor geloof lewer, voor jy nie die 184 skrif oor geloof in die Bybel deurgelees het. Jy kan nie vir my 'n opinie lewer, wil God my genees of nie, voor jy al die genesingsskrifte in die Bybel deurgelees het. Kan nie. En ek moet dalk dit vir jou sê. Ek het al baie bidure gedoen op baie verskillende plekke. En God het my 'n groot ding gewys. Dat jy as man en vrou moet die naalstring sny tussen jou en jou aardse pa deur voete te was. En dan moet jou aardse pa jou seën. En as hy nie weet doen nie, skryf vir hom 'n seën neer. Lees Jabes se gebed. 1 Kronieke, ek dink is 4 vers 10. Gaan lees Jabes se gebed. En dan skryf dit vir hom neer, Deuteronomium 28. En laat hy dit oor jou lees. Ek het dit gedoen nou 'n paar maande terug toe ons 'n bidtuur begin in Linwood. En die ou het sy pa se voete gaan was en sy pa het hom geseën. En hy het 'n week daarna 'n deal geskryf van 1.2 biljoen rand. Ek onthou ek het nog in 'n kerk gepraat en ek vra die ouderling, waarvoor vertrou ons God? Sy gemiddelde inkomste was so 8.000 op 'n tiende of op 'n offerronde. Hy sê 30.000. Hy neem my geld op en hy kom na my toe, hy fluister in my ore waar ek sit. Hy sê vir my, hier's net 12.000. Ek sê gaan sit, die diens is nie verby nie. En toe ek opstaan om te bid, toe staan 'n vrou op reg voor my. Sy sê, hoor jy, die Heilige Gees het nou net vir my gesê, ek moet 18.000 rand vir die kerk saai. Maar wat ons God voor vertrou is nie in greed nie, is om die koninkryk uit te bou. En omdat hy so gesê het, is dit joune. Nie om groot kop te kry, om altyd nederig te wees. Altyd nederig. Jesus sê, ek is onder julle soos een wat dien. Hy sê, Matteus 11:28, as jy vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. Vader, dankie dat ons in hierdie middag Boetas het wat hier staan, Here. En U sê in Lukas 16:9, maak vriende deur die onregverdige mammon. En U sê, Here, as ek jou nie met mammon kan vertrou nie, wie kan jou met die ware goed toe vertrou? En U sê in vers 13, Here, dat ons kan nie God en mammon dien nie. Dis of die een lief en die ander een haat. En daarom kruisig ons opnuut vandag ons vlees. En enige koppeling met mammon sny ons af. Hy is ons slaaf, ons is nie sy slaaf nie. En in Jesus naam vat ons beheer oor die wee van die bose. En Here, beveel ons die seën van God wat ryk maak oor elkeen van ons lewens, Here. Dankie dat ek elke boeta hier kan seën met die keer van U seën, Here. Seën, Here. Vader, ek het elke ding van die vyand afgesny is en tot nul kom. Ek spreek dood oor elke ding van die vyand, Here. En ons roep na die lig toe. Elke ongeregtigheid, dat U dit al ontbloot, Here. En dat dit sal aanspreek in geloof, in autoriteit in die naam van Jesus. Dankie ook, Here, dat hierdie kamp, U fondse release in Jesus naam, dat U geen nood of behoefte of tekort hier sal wees as die naweek verby is, Here. En dankie dat U elke ou wat hier is seën, Here, ver bo sy tydgenote. U sê in Efesiërs 3:20, Here, U gee vir ons ver bo wat ons hoop, bid, dink, sien, vra, verstaan, volgens die krag wat in ons werk. En as U wat in ons werk, om te wil en te werk, volgens U welbehaag. Dankie, Here. Dankie, Vader. Dankie, Here. U is so awesome, Pa. Dankie, Here, dat elkeen terwyl ons slaap, U lewe in ons gees bedien, Here. U in ons drome ons besoek, soos die wyse manne van oud, soos die Josef van ouds, Here. Dat U in ons droom vir ons kom kyk.
Here, ek dink in Joël 2:28 wys die laaste dae. Sal die jong manne visioene sien en die ou manne sal drome droom. Here, dat baie manne die tyd laat verbygaan en nie visies gesien toe hulle jonk was nie, want hulle het nie toestemming gegee. Ek bid, Here, dat hulle nou hulle drome sal droom, en dat die jong manne hulle visies sal sien, Here. In Jesus naam, in Jesus naam. Vader, dat ons ruimte sal skep, elkeen, binne ons harte, en ons kapasiteit sal vergroot, om te ontvang wat God vir ons instoor het, Here. Jesus se naam. Liefdevolle Heilige Gees, dankie dat U elkeen bekragtig wat hier staan, Here. Elkeen toevou onder die liefde, en onder die genade, en onder die guns van God. Here, U sê in die woord in Johannes 1:16, dat U het elkeen van ons uit U volheid geseën, genade op genade, guns op guns, geestelike gawe op geestelike gawe, en opgehoopte geskenk op geskenk, Here. Ons het dit reeds ontvang. En hy sê in 1 Korintiërs 2:9, wat in die hart van die mens nog nie opgekom het nie, het U voorberei en hou U gereed, om vir die te gee wat vir U lief is, Here. En U sê, Here, U het lief, wie U lief het, in Spreuke 8:17, Here. En ek dank U vandag, dat onversaligbare honger na U woord in hierdie manne se hart is, Here. Hulle beheer oor hulle eie lewensvat, hulle eie gewoontes, hulle eie families, Here, hulle eie besighede of plase, Here, onder die heerskappy van God die Heilige Gees. 'n Nuwe dag, Here, in elkeen se lewe, in Jesus se heilige naam. Ons sê vooruit, dankie, Here, vir alles wat U gaan doen, alles wat U nou doen, dat die engele al reeds besig is om op hulle sake te werk. As hulle weggaan, hulle nooit dieselfde sal wees nie, en nooit kan terugkeer na hulle ou weer toe die Here, want het God gekies, en hulle volg Koning Jesus. Ons loof en eer die Here, Jesus se heilige naam. Amen. Ek hoef nie alles te bly nie, want jou belydenis hang af van die seisoen waarby jy is. Maar jy kan dit vat en aanpas as jy wil, maar die Here het my al goed gewys, en dit gebeur wanneer jy kniel. As ek daar kniel vir die Here, dan sê ek, Vader, ek neem my gedagtes gevange tot gehoorsaamheid die woord, bestraf ongehoorsame gedagtes, en ek bind die sterk man. En dan begin jy God worship. En ek kan Terry McAlpine is 'n goeie, hy speel musiek en worship musiek. Dan worship jy vir 'n uur. Nou die eerste 5 minute is altyd die hardste, of 10 minute, want jou vlees wil nie daar wees nie, want jou vlees wil eintlik doodgaan. Jy weet dit nie, maar dit is so. Dis kom party sigte soos padkaarte lyk, jy is besig om glad te maak. Ek sê vir jou, as altyd die aarde is 'n rolplek, check hoe lyk hy is wat 80 jaar al rondom, is rof iets om. So, wanneer jy daar kniel, begin die Heilige Gees met jou praat. En dan vat jy notas. En as jy 'n stuk in die skrif kry, wat jy graag wil hê, 2 Korintiërs 4:13 sê, nee, hy sê, wat ek glo praat ek, en omdat ek glo praat ek. So as ek begin iets lees van die beloftes van God, dan sit ek dit in die eerste tens oor my lewe, en ek praat dit, ek praat dit, ek praat dit, ek praat dit, ek praat dit. En na so 'n week, dan begin dit, dan drop die titel. Dit begin net 'n revelation vir jou word, en dan begin dit groei. Ek kan nie goed praat, maar begin net daar, in die oomblik wanneer die Heilige Gees jou vat, vir tussen jou en God, nee, is net 'n gedagte, dis al wat dit is. Die vinnigste ding wat jy besit in die heelal, is jou gedagtes. En dis hoekom dit so 'n kernplek is, waar jy moet veg en dit te beheer. Want Filippense 4:8 sê, al wat jy mag dink is wat lieflik, loflik, prysenswaardig is. Wie het hulle lieflike huis gesien? Dink net daar. Wie het hulle lieflike plaas sien? Dink jy daar. 'n lieflike kar, dink jy daar. Lieflik, loflik, pryswaardig. As ander goed kom, nee, my brein hanteer jy dit. Is soos ek gee vir jou grys om te eet, nee, my tande gaan nie opreik op dit nie. So jy eet dit nie. Moenie dit eet nie, jou tande verloor dan vir almal kwaad is. Moenie dit eet nie. Dis dieselfde so sonde. As ek hier uithardloop en vir jou van die hondepoef hier op Willie se veld optel, en vir jou sê, hoor jy, maak vir julle pudding, geef vir jou. Wat gee vir my sê? So moet sonde vir jou wees. Hondepoef, nee man, so ek. Is nie meer daar nie. Ons eet, soos Mephiboset, hy krippel ou van Jonathan, toe Dawid vra, is die enige geslag van Jonathan oor? Toe sê hulle Mephiboset, dis nie krippelmense gebly. En toe hulle by hom kom, toe sê hy, kom julle my doodmaak. Toe sê hy, nee, die koning het gestuur vir jou. Jy kom koning toe. Hy by die koning kom, toe sê hy,
koning die diensknegt. Toe sê hy, jy eet aan my tafel van vandag af. Toe sê Here, koning niks gedoen het, sê hy, ek het 'n verbond met jou pa. So ek en jy kan koningskos eet elke dag, want Jesus het 'n verbond met ons gesluit. En daai verbond is dat ons seuns van God kan wees. Eie seuns. So as jy kom, vra die Heilige Gees. Weet, Romeine 8:26 sê, as jy nie weet wat om te bid nie, die Heilige Gees weet wat om te bid. So as jy daar gaan kniel, vra, liefdevolle Heilige Gees, bid deur my. Nou baie keer as ek so bly, ek was ook daar. Ek hoor my goed klanke maak, wat wow. Of die Gees help jou iets skryf, dan dink ouens, se skrywer het dit geskryf. Ja, as die Heilige Gees self oor die Bybel skryf, skryf met jou vinger. Jou tong soos die pen in die hand van 'n skrywer, van die Heilige Gees goed skryf. Ek het nog 'n geheim vertel. Voor jy na 'n besigheidsvergadering toe gaan of huis toe gaan, het jy 'n mandaat van God, 2 Korintiërs 10:5, om baie ouens se gedagtes gevange te neem tot die woord van God en ongehoorsame gedagtes te bestraf. Voor jy besigheid toe gaan, voor jy huis toe gaan. Hoekom? As ek by die huis kom, wil ek nie met my vrou beklei nie. So ek neem maar gedagtes gevange. Hoekom? Ek is hoof van die huis. My vrou sê lekkerste spele maar die Here my ooit gegee het. Vra my, ek sê dit baie val vir 3,5 jaar. En ek leer nou eers om maar lief te hê. Na 3,5 jaar, ek raak nou lekker pel. Ek het lang oes in, lang sal. So jy moet, wat jy wil hê, moet jy begin saai. Glo my, jy moet begin saai. As jy drukkies wil hê, gaan druk. Weet een uit 'n pel gesoek, hy kon niemand kry nie. Toe gaan hy uit, en hy is vir elke oue pel, en doet dit te veel pel. So jy soek nie 'n pel nie, is 'n pel. Jy soek nie 'n boetie nie, is 'n boetie. Want dis wie die Here is, jy verander jou denke, en dan verander alles om jou. En glo my, skryf by die universiteit in, vir die gawe van onderskeiding van geeste. Daar's 9 groot gawes. Kennis, wysheid. 'n Woord van kennis, 'n woord van wysheid. 'n Woord van kennis nie. Wie van 'n skrik, op mense vrou. As sy in die huis kom, jy weet waar sy was, by wie sy gekerk en wat hulle gepraat het. Of jou kinders gaan uit, hulle kom terug huis toe, skooltyd. Hulle sê hulle gaan fliek, maar hulle gaan motorfiets ry. Maar niemand het geweet nie, maar die Gees weet. So ek sê vir hulle, okay, waar was julle? En toe. Hoekom? Gees weet. Daar's nie geheimenisse by God nie. Jesus kom met die Fariseërs aan en weet wat hulle dink. Ek lê in die bed, God sê vir my, gaan uit buite toe. Hy sê nie, kom buite, ek sien nie staan 'n kar. Het my seun, die kar klaar uitgestoot om weg te slip, 12 uur die aand. Nou staan ek daar. Dan kom hy om die hoek van die huis gesluip. En toe hy my sien, wil hy nog agter die kar insak. Dan staan ek hier daar. Rustig, sê ek moet daar. Die Here het my gestuur om vir jou te sê, gaan slaap. Jy sien nou tyd wat, ek weet nie waar jy heen wil gaan nie, maar moenie nou gaan nie, is nie reg nie. Daar's moeilikheid dan. En hy het gaan slaap, en die plek waar hy op pad was, 'n pel na wie toe hy was, het hulle gepepperspray, geslaat in die hospitaal opgeëindig. But God. Voor jy iets drink en eet, reinig, seën en heilig dit, dan sê jy nooit jippa God sê. Jy bid voor kos. Wie vir julle bid voor die geld uitgee? Dis hoekom jy altyd kos het en nie altyd geld het nie. Veel laaste ding sê nie. Kenneth Hagin ontmoet 'n ou, 90 jaar oud, sê hy vir Kenneth, next Wednesday will be 90 years old. Hy sê, man, I call you a liar. Sy vrou sê vir hom, give him your driver's license. Hy sê, license, verragtig, hy is 90 vir. Hy sê, hoe? Die ou is nie grys nie. Hy het sy tande, hy dra nie eens brille nie. Kenneth Hagin sê, what's your secret? Hy sê, toe ek 'n jong kind was, het ek Jesus as my persoonlike dokter aangestel. Dan kom ek jou vra as 'n boetie, is Jesus jou persoonlike dokter of het jy 'n huisdokter? Is Jesus jou persoonlike finansier? Is Jesus jou persoonlike beskermer? Is Jesus jou persoonlike bevryder? Want alles wie hy is hy reeds. Jy moet daarvan gebruik maak. Want jy kies. Anders 'n dokter is koekeboer, my dokter is Jesus. Jy kies gebel, ek doen dit op polis. Hulle sê my een lewer is vergroot. Belasie gehad toe ek 'n kind was.
Die ou sê, maar ek weet jy rib sny en haal ek 'n stuk lewer, ek kyk hoe lank jou lewensverwagting. Ek sê, hoorie man, ek het 'n dokter, baie dankie. En nou, wie is die kollega? Ek sê, nie vir julle kollegas is, maar skoon en Jesus. Wauw, amper om daar gestrip vir my. Maar ek het geloof. Ek sê, Here, hoor, jy praat hier van 'n lewer, ek aanvaar dit nie. Dankie vir 'n nuwe lewer. Laat my net reg wegdoen, my lewer is sterkste in my liggaam. Niks gesny nie. So hoekom? Jy besluit. Toe julle Jairus se dogtertjie vir Jesus sê sy's dood. Toe Jesus hoor, die woord is gespreek, sy's dood, het hy onmiddellik die woord vervang om te sê sy slaap. As jy 'n woord hoor, jy het kanker of jy siek of jy's arm of jy gaan, moet jy onmiddellik daai woord vervang met die woord van God. Onmiddellik. Moenie speel nie. Die ou wat dit doen sal nie eens weet wat gebeur nie, wat gaan hom so tref soos 'n ton of bricks. Moet dit nie aanvaar nie. Jy aanvaar wat jy wil. Hoekom? God het jou aangestel om te heers oor die werke van sy hande. Jy vat beheer oor jou toekoms. Jy vat beheer oor jou gesondheid. Jy vat beheer oor jou inkomste. En as die party ons doen dit 'n rukkie en dan wag hulle maar die Here op, my vriend. Dit vat partykeer 40 dae se vas. Ek kan onthou Smith Wigglesworth altyd kwaad geword. Hy het 40 dae gevas dat God aggressief van hom wegvat. Ons eie Paul Kreer kon, weet nie, hy praat van die Helmut gebore. Hy kon sien as die ouens gaan jag, wie skiet 'n bok waar by die spruit. So siener van Rensburg. Hy het 40 dae gaan vas, Paul Kreer, dat die Here dit van hom af wegvat. Want siener het gesien die konsentrasiekamp, maar hy het nie die insig gehad om dit te bind en te breek en te kanselleer. Hy het in 2 jaar spierwit grys geword. Hoe weet jy wat met die Afrikaanse nasie gaan gebeur? Ek weet, God het my gewys. Hoe weet jy wat gaan nou in die wêreld gebeur? Het jy God gevra om jou te wys? As jy met party ouens praat, sê hulle nie jy's te negatief. My vriend, dit gaan gebeur, whether you like it or not. Hoekom God sê dit, en dis hoe dit gaan gebeur. Jy kan weet. Hoe weet jy om aandele te koop en te verkoop? Vra die Heilige Gees. Wat gaan die wisselkoers doen? Vra die Heilige Gees, Johannes 16 vers 13. En wag tot God met jou praat. En rig jou lewe volgens Jesus in. Begin sing, begin excited raak, begin jou vrou se voete was, begin haar bless, begin lag. Jy sê mos nie woensdags vloekaand in die huis nie. Nee, is bless aand. Ons bless mekaar. En jy kies elke dag uit. Jesaja 65:16 sê, seën jouself met die God wat hemel en aarde gemaak het. Wie het julle self vermoere geseën? Jy vat olie en sê, Here, ek plaas die bloed van Jesus oor hierdie chessie, so niks kom hier verby nie. Hulle breek kabel die bloed. En ek spreek goedheid en guns, oorvloed en voorspoed. Ek wil eintlik hier my treks lees in die Amplified. Johannes 1 vers 16. En ek dink party van julle ouens was nie by die huis toe die pakkie afgelewer was nie. Maar jy DHL bel ons, hoor jy so waar's my goed? Sê nee, dis al laas Woensdag afgelewer. Nou moet ek hier by die huis soek. Wie het vir dit geteken? Nee, dit lyk so shabalala. Okay, nou begin ek soek. Waar is die pakkie gewerk? Nou hoor wat sê die Bybel. Amplified, Johannes 1 vers 16. For out of his fullness or abundance we have all received, we've all had a share, and we all are supplied with one grace after another, and spiritual blessing upon spiritual blessing, and even favor upon favor, and gift heaped upon gift. Already delivered to you out of God's abundance. Wat gaan jy vir my sê? Daar het wonder of iemand nie gesteel het toe die pakkie gestuur is nie. Maar God sê, dis afgelewer uit sy volheid uit. Efesiërs 1:3, jy is reeds geseën met alle geestelike seëninge. Wie was die geheim daarvan? The lesser is included in the greater. Want uit die geesryk skep jy, Hebreërs 11:3, alles wat jou oog nie kan sien. Jy kan skep wat jy wil. Jy nog eers storie vertel, hoop ek maak vir julle diens nie, maar wat is hierso op hierdie vloer nou? Weet jy wat is hier? Net wat jy hier wil hê. Ek sê vir my skoon, ek het God vertrou vir 'n Toyota Celica. Hulle het nog 'n 3 vas daar gebly. Kom maar sy koop. Ek sê maak, check my kar. Sê hol haar uit. Ek sê daar staan hy, kan maar hom sien. Kos brand op nog. Hy loop terug, sê ek gewonder of hy lekker is, maar nou weet ek is hy lekker. Maar ek kon dit sien. 'n maand dan
stuur die Here die Toyota Celica. Ek kan my vrou vra, sy is hier op die kamp. Parkeer hom daar, kom en ek sê, ma, my Celica is hier. Ja, wat ook al. Klaar geëet, stap uit. Vrag, die staan die kar. Ek sê, hy het al laasweek hier gestaan, jy het hom net nie gesien. Jy moet glo, 'n vrou kanker op haar lip, nie? Op haar lip. Sy is elke Sondag getuig, sê God het my genees. Sy die kanker aan. Elke Sondag. Een Sondag met nagmaal, toe val hy kanker in die nagmaalbeek. Toe sê ja, so lank al, 2 jaar terug gesond, hy het net nou afgeval. Iemand breinkanker, nie? Bloedloop in die neus uit, sê ek's genees, hy hou partytjie is genees. Maar terwyl die partytjie hou die hele tyd die lap op die neus. Sê man, is nie lekker nie, is jy gesond, 100%. Maar wat, toe kom er nog bloed ook uit, nou is het erg. As hy daar aand gaan slaap, die volgende oggend 100% genees. Wat glo jy? Jou sintuie of God? Wie glo jy? Ek sê jou nie begewe en jou nie verlaat nie, maar jy moet staan. Galasiërs 6:9. Jy staan en op die regte tyd sal jy oes as jy nie slaap bly nie. As geheim, God se wees nie jou nie. God se gedagtes nie jou gedagtes nie. En dit is 'n fight, 1 Timoteus 6:12. Fight the good fight of faith. It's a fight. En op elke miljoen of 10 miljoen of 100 miljoen wat jy inkom, is daar 'n duiwel wat daar fight. En as jy salwing het, breek jy hom en die geld is jou. Maar baie is veg. Jy kom nie eens by 100.000 verby nie. Ek wil nog iets sê om jou te inspireer vandag. As jy vir 1 sent werk 'n dag en elke dag daarna 1 sent, dag 2 2 sent, dag 3 4 sent, 8 sent, 16 sent, 32 sent, 64 sent, R1.28 so. Sal jy werk en ek werk jou hart bel. Ons was toilette, ons skrob karre, ons gaan bos vir 'n maand. Jy begin op 1 sent dag 1 en jy dubbel dit. Hoeveel is dit dag 31? Kom, vat 'n raai. Hoeveel is dit dag 31? Hæ? 10 miljoen rand. Vat 'n almanak, dan begin jy 1 sent, 2 sent, 4 sent, 8 sent, 16 sent, 32 sent, R1.64, dag 31, 10 miljoen. Ek gee dit vir 'n kleerling net. Hy sê die kleerling vir my, pastor, 10 miljoen. Ek sê ja. Hy loop hy, kom hy terug. Pastor, 10 miljoen. Ek sê ja. Die 5de keer sê kry pen en papier. Skryf hier so 1, 2, 31 dae op die calculator. Ek maal en jy sit dit in. Hy sê vir my, pastor, ek het vandag 'n diep nuwe respek vir 'n sent gekry. Gaan doen die som. Moenie my glo nie. Lukas 16:10, getrou in die min sal God jou oor die meer aanstel. Wie 'n nuwe kar het, was jou heilige kar, diens hom. Kyk goed na hom, dan kwalifiseer jy vir die nuwe kar. Die ou gaan, ek vertrou God vir die kar. Hy slaap sy Volkswagen onder 'n kar onder 'n boom wat mis en hy was hom nie. Sê ek my vriend, so jy 'n Mercedes het, gaan hy soos jy volhou. Sê nee, sê ek begin die ding was, begin hom stofsuig, begin hom kyk, want dis wat jy nou het. Binne 6 maande ry Mercedes. So kom net jy met die lamp al gesê. Getrou in die min, getrou in die meer. Getrou in die min, getrou in die meer. Dis basics. Elke van ons wat hier sit in die wêreld is genoeg geld gedruk dat jy kan $10 miljoen hê sonder om 'n sent van 'n ander uit te vat. Waar is jou $10 miljoen? Het Bill Gates het, Warren Buffett, Rockefeller, Rothschild, ek weet nie wie dit het nie, maar iemand het dit, want is gedruk. Maar jy moet staan vir God, we take the kingdom by force. In die nagtepel staan jy proklameer, en jy spreek, en jy bid, en God kom deur vir jou. Maar om terug te kom na Heinz toe, die Heilige Gees, as jy vir die Heilige Gees vra op jou confessions, ek sê al myne gee, dan sal hy vir jou 'n paar goed laat invul, wat deure oop is.
En dit moet jy onthou nie, verwerping word gevoed deur pornografie. En baie mans het 'n swak verhouding met hulle paas gehad. En dis hoekom jy 'n neiging na pornografie het, want dit is 'n voedingsbron vir verwerping. Ek sê, vergewe jou pa en God is it. Ja. Ekskuus dat ek so ek het ook 'n gebrek. Maar ek wil graag weet, wat is dit in die paas? Ja. Daar jy het groot geword sonder 'n pa. Ja. En jy is 'n man der man. Kan ons nie sonder ons paas groot word en manne wees? Kan onthou, jou pa was nog steeds die oorsprong van dat jy hier is. Maar die dag wanneer jy hom vergewe en jou hemelse pa ontmoet, verander die prentjie van 'n pa. Jou aardse pa het sekere gewoontes. Maar wanneer en dis hoekom ek voete was, glo, ek kan jou nie verduidelik. Ek sien baie mense, ek sien genuine baie mense. Almal wat voete was in hulle pa seun en hulle pa hulle seun. Alles verander. Ek het eendag gehad 'n besigheid, hy het 6000 miljoen gedoen. Sê ek ken hom. Van 0 af, hy het my stofsuiers verkoop. Toe kom hy eendag na my toe sê hy's groot, moeilik vir hom te kniel op die mat. Ja, wat dan? Toe seën ek hom. En hy het sy pa vergewe. En hy 6000 miljoen toe. Daar's 'n geheim. Mens moet jou pa vergewe en dan, dis punt 1. Punt 2 is ontvang genesing. Dat jou hemelse pa deur die Heilige Gees jou genees. In die oomblik, as jy kan, in tale bid nie. Probeer so 3 ure 'n dag in tale bid. Jou lewe verander ingrypend. En ek bid baie in tale. Kom in 'n hospitaal, 'n vrou het 'n dubbel hartaanval gehad. Sy het 'n pyp hier en pype hier en lyk so sandtester, is net pype oral, kateters. En ek sê van jy moet vergewe. Nou maak sy met haar arm so. Ek sê jy nou speel nie. Jy sien al die ligte brand aan die ander kant. Jy wil bly met nou fokus. Ek bid die gebed vir haar. Sy druk net my hand. Sy stem saam. Ek beveel hy krankgees om uit te gaan. Ek kanselleer die assignment van die taskmasters wat haar kom siek maak. Kanselleer, beveel God se genesing. Sy was vir 1 dag in observasie in 'n saal en terug Pietersburg. 1 dag. Wie is dit? God? Nou, ons kan niks doen. Ons het Jesus. So al wat jy nodig het in jou huis is Jesus. Alles wat jy wil weet van seks is in die Bybel. Miskien sal dit julle interesseer. Ek sê nou my rol getrou. En toe ek vir hulle 1 Korintiërs 7 vers 5 sê, met elke dag met jou vrou seks en met jy vas en bid. Na ene, boot, waar staan ek nou weer? Toe ek sê, volle aandag. Maar ek kan dit gaan lees. Ek weet nie of Hans lus is om te lees nie. 1 Korintiërs 7 vers 5. Want om die Here te dien is 'n plesier. Ek weet dis excited om God te dien. My kinders net, toe ek begin oefen om te bid, staan in 'n ry van die skool af en bid ek vir hulle. Eerste dag niks. Toe die derde dag, tel as ek vir hulle bid so op die mat, boem, 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 derde dag. Hoekom? Ek oefen op hulle. Hulle is my kinders, maar aan die ry staan. Do not refuse and deprive and defraud each other of your due marital rights, except perhaps by mutual consent for a time so that you can devote yourself to unhindered prayer. But afterwards, resume marital relations, lest Satan tempt you through your lack of restraint of sexual desire. As ek ou kry wat kwaad is, bel sy vrou, tap die badwater en stuur hom huis toe. Het lanklaas seks gehad, dis kom hy so tens is. Ja, jou lack of restraint. Sê jy? Jy's 'n vrytjie agter, John, jy moet gaan. Maar wie verstaan jy? Help net hierdie houding van, ja, ons is happy, maar ons hou maar die fort en sit 'n front op. Jesus is reël. Is reël, is reël, reël, reël. Jy kan hom van enige iets vra.
En as jy glo, sal hy dit vir jou doen. Hy sê in Markus 10:27, wat by die mens onmoontlik is by God moontlik. Hy sê, want by God sal daar niks onmoontlik wees nie. Die breinselle wat tussen jou ore funksioneer, het God vir jou daar gesit. En jy kan niks uitdink vandag met die brein wat hy jou gegee het, wat hy nie kan doen nie. So hoe groot wil jy word? Ja. Met gevoel die Here lê op my hart in lyn met wat jy nou gesê het. 'n goeie vriend van my wat ek al 13 jaar ken, ek het die voorreg gehad om hom na die Here toe te lei. En hy het 'n plek van, hy was so 'n brandmaar sielietjie wat aan drugs verslaaf was toe ek hom ontmoet het, en hy is nou like 'n vreeslike spiertier, getroud met 'n amazing vrou en het 'n awesome lewe. En hy is daai punt waar ek voel ek leer baie keer meer by hom as hy by my. Maar ons het 'n disipelskap verhouding. En hierdie ou is ook 'n besigheidsvernoot van my. Maar sy vrou het met haar eerste swangerskap was sy die hele tyd siek. Sy het morning sickness heel dag vir 9 maande gehad. En sy wou amper nie weer 'n tweede kind kry nie, as jy kan nou verstaan. En toe eendag toe hy vertel my toe gereeld van hierdie profetiese woord wat hy gekry het oor sy besigheid, oor sy lewe en so. En die eendag toe kom speel hy die ding vir my. Dis 'n ou wat die Here letterlik vir die profeet kom sê, gaan na daai ou, gaan na sy besigheid en profeteer oor sy besigheid. Hy het die ou van geen kant af geken nie. Dit was regtig 'n godly appointment en hy speel toe vir my hierdie, ek dink dit was vir 25 minute lank met hierdie ou profeteer oor sy lewe. En na die tyd sê ek vir Shaal, Jessie, dit is nogal amazing, want die sleutel tot al hierdie goed wat hierdie blessings vir jou uitspreek oor jou, lê in jy en jou vrou se verhouding wat hy sê alles vloei uit hulle huwelik wat heg is, en hy sê wat daar het iets gebeur op julle huweliksdag waar daar was nie 'n seun van die skoonpa, sy skoonpa en haar pa gespreek oor hulle, en daar was tension gewees oor goeders, en daai moet uitgesorteer word sodat julle huwelik kan solid wees, dan gaan die res gebeur. Hy het daai hele testimony of hele profetiese woord gehoor sonder om dit te hoor. Hy het net die blessings gehoor, en ek dink ons doen dit baie, né? Die moeilikste deel van die blessing ontvang is wat hy moes iets gaan doen wat vir hom totaal al ongemaklik was. En ek sê hierdie nou, want ek voel as iemand wat hierdie moet hoor, want dit het my so gebless, en wat ek is nou deel, ek is 'n klein deel van die storie, want die Here het vir my gewys om vir hom uit te wys, hy mis dit, en hy sê, ek sê vir my vriend, ek dink jy moet met jou skoonpa gaan praat, want hy moet julle seën. Jy nou praat oor die paas en die voete was en so, dit is nie reg. Hy sê, hy kan nie dit doen nie. Ek sê vir hom, wel, dis die sleutel. Hy sê, nee, jy verstaan nie. Jy ken nie my skoonpa nie. Ek sê vir hom, wel. Seker so 'n week later, sê vir my, hy het nou uiteindelik die guts gehad, hy het baie gebid, toe het hy vir sy skoonpa gebel. Hy sê, hy kon nie glo met wie hy praat, dit is asof hy met 'n ander mens gepraat het. Hy het nie hierdie skoonpa geken nie, want hy is ontvang met grace. Sy skoonpa het dadelik gesê, is reg, ek verstaan wat jy sê, kom ons doen dit. Maar toe het hulle dit nie dadelik gedoen nie, toe is net die afsprake so half gemaak. Hulle het intussen weer swanger geword, en sy het van dag 1 af van die swangerskap, sy weer siek, heel dag, al dag. Later is sy so siek, sy moet hospitaal toe gaan, dit is nou 3 weke terug. So siek sy met hospitaal te gaan. Ek ry in die kar, Shaal bel my, ek praat met hom, en hy sê net, weet jy, sy verstaan hier, sy was hospitaal toe, hulle het haar huis toe gestuur, nadat sy bedruk was, het gesê, sy is fine, sy moet net energy drink, maar sy kan nie eens energy na maag, en sy gooi alles op, sy kan nie van hier tot daar op, sonder om in een te stort, dit is so erg. En obviously, sy bekom met die babykie, nou, hy sit die foon neer, en ek bel hom terug, ek sê, hoor jy my vriend, ek het net hierdie ervaring, dat jy en jou vrou, sy unity, was die saad vir die kind, wat in haar baarmoeder is. En hierdie siekte, dink ek, is 'n manifestasie van die issues wat nog hang oor julle, want dit is nog nie uitgesorteer. Dit klink dalk crazy, want dit is my ervaring. Paar later bel hy my sê, maar dis in die hospitaal, het sy skoonpa genooi, met sy ouers, en hulle dogtertjie, die eerste enetjie, in die hospitaal, hy sê toe dadelik vir my, die eerste ding was, ek weet nie of ek in 'n hospitaal voor ander mense hierdie goeders kan op die lap sit nie. Ek sê vir hom, my vriend, jy kan of gehoorsaam wees, of worry oor wat ander mense dink. Jy weet, dis waar op neerkom. En
Hy sê toe nee, is reg, hy gaan bidder oor. Ek sê van bidder oor en as jy confirmation het, is wat jy moet doen, gaan doen dit. Bel my pa later, sê, hoorie, jy sal nie glo, daar het iets groots gebeur. Hy het sy pa daar gekry, sy ouers, sy skoonpa, almal daar in die hospitaal. Hy het niks gesê nie, sy skoonpa het uit sy eie uit een confession na die ander gemaak. Ek is jammer Here dat ek dit gesê het. Ek is jammer dat daar onenigheid was op die dag. Ek is jammer. Toe begin hy sê die besigheid wat ek en Shaal saam begin het. Toe begin hy sê vir ons, hy begin dit daar ken, hy het dood oor dit gespreek. En toe sê hy trek terug en hy sny af. Hy bid so deur 'n klomp goed. Hy spreek hulle vry, hy seën hulle. Lesenke is die volgende dag ontslaan in huis toe. Geen simptome. Ek het gevoel iemand moet dit hoor vandag dat die waaroor daarop praat is so waar en hierdie goeders is so real. Die geestelike realm is meer real as hierdie realm wat ons sien. En as ons dit kan snap, daar is soveel krag en wat kan gebeur. Dankie Hans, het jy nog 'n vraag? Oké, dankie man. Lees jy dan? Wees geseën. Ja. Hoe kom mense voor teksverse in die brein? Hoeveel? Hoe kom mense voor teksverse in die brein? Weet jy wat sy geheim? Ek het hierdie vra. Einstein sê gebruik 15% van jou brein. Toe vra ek hierdie eendag, hoe kan hy ons so 'n massive brein gee en opraai net 15%? Hy sê omdat die wêreld het toegang tot 15%, maar sy woord se swaar, Hebreërs 4:12. Is net maar van bensiel van gees. Soos ek woord vat, dis hoekom die eerste bietjie moeilik is. Met kripnotes vat, op jou lag so. En dan sny dit daai ander oop en dan beweeg jy in jou hele brein. Baie ons gaan met 15%. Ek sê baie vir ons. As jy in die hemel kom en die engele vuil jou brein gee miljoene maak, wil jy nog nooit die plastiek vir jou brein af vertrek nie. Kletterheid om jou brein. Ja, maar jy moet woord pomp. As jy woord gym, glo my vriend, gym die woord. Jy gaan, as jy by 100 skrifte kom, ga jy net aan. Ek lees 'n skrif van onthou. Hoekom? Want God wil hê jy moet onthou, hy het jou design vir sy woord. Jy's design vir sy woord. Hy wil keer by my bos lê. Hey, moet sukkel. Sê vers hoeveel? Weggesit. Vir hom nou siek wees, vers hoeveel? Dan moet vir jou vers gee. Opinie 3 vers 3 werk nie vir my. Dan moet 'n vers wees. Maar jy sal sien, die oomblik wanneer jy begin help die Heilige Gees jou, want die Heilige Gees het die Bybel geskryf deur verskillende mense. Maar hy is een wat die geskryf het. As jy die Bybel reg vat, is daar kodes in die Bybel. Elke soveelste letter, jy weet seker Bybelkind. So jy kan nie goed vertaal soos jy dink en lekker klink nie. Jy moet presies dit doen soos God sê. Dan maak dit jou werk. Vat TV tyd, equal time. As jy 7 ure TV kyk, swat 7 ure woord. Ek het 'n pel gehad, daai 6 biljoen. Hy kon nie op 'n rook nie. Toe sê ek vir hom, okay, equal time. Jy maak die Bybel oop, Spreuke 1, sigaret 1. Spreuke 2, sigaret 2. Spreuke 3, sigaret 3. Dit het op 'n maand gevat, toe hardloop die woord van God nikotien duiweltjie uit sy chessie uit. So sy ou die tronk nie, hy sê hy het die Bybel gelees, dan lees hy Openbaring, hy sê, maar nie is die dood nie so staan Openbaring, rook hy sê, lekker skuif, zolle draai daai. Hy sê, maar toe die boek van Johannes vat, toe rook Johannes op. Toe hy weer okay man, vat 'n brein, check